Welkom by die Klipkouer Sakeondersteuningsnetwerk Potgooi Radio episode, oftewel die Klipkouer Son Potgooi Radio episode waar ons elke Vrydagoggend tussen 6 en 8 regstreeks met jou gesels. Die program word in 3 afdelings verdeel, naamlik digitale bemarking en tegnologie, regsaspekte van besigheid en finansies. Lekker leer en lekker luister. Good morning. Good morning. How y'all doing? Lekker. Ons kan sien wie was nou in die States gewees. Ja, 'n aksent verander. Ek weet nie, y'all. Jacques is nou heeltemal anders. Ek sê heeltemal Ons anders. ek die ou Jacques terug. Oor maar my Moet ek my country musiek afsit wat ek hier weer aangekom het. Hoe, jy kan nie daai boots met 'n PT short dra nie, Jacques. Jessie. Maar ek het 'n onderbroek aan hierdie keer. Môre die Klipkouers. Wat Ernest, Peter jy nou daar? Wat is dit? Het iemand weer aan jou daar gesukkel daarso? nou, Ek kan jou hoor. Hoe kan jy hoor? Is hy hier so harder? ek kan nie hoor nie. Kyk maar is die volume aan op jou oorfoon. Draai die wielietjie, né? As hy daar vat hy nou. Vat hy. Ons moet daai ding. Daar vat hy. Dankie Marie. So gepraat van Afrikaanse musiek. Goeiemôre julle. Ja, ons is 'n bietjie laat weer vanmôre. Ons het vir load shedding gewag om die krag om aan te gaan. Wat los my koeldrank uit. Praat maar. O. Adrian weet nie daai snie oopdraai nie. Droppas. Dis daai Jason Leroux Zero. Ja. Wat is dit? Dit is daarom. Jogg. Maar ons is terug en ons het 'n week afgevat. Vat jou tande. Gelukkig rekord ons nie. Dis ook nie live is. Anyway, is baie lekker om terug te wees. Ek het julle gemis. Baie dankie. Baie dankie vir my coke. Baie dankie. Baie dankie. Cheers. Jacques, ons het jou ook gemis. Mag jy sê dit net. En as gevolg daarvan dat jy nie hier was nie, moes ek toe nou vir Dewald en Marie ook gemis het. Almal het mekaar gemis. Ja, dit voel asof ons weke laas hier was. Dit was 'n lang breek. Maar ek wou graag, ek was entoesiasties om te probeer inskakel uit die magtige FSA. Maar toe daar heb ek my laptop saamgevat nie. So Dewald kon nommer 1 Nie rekord druk nie. En nommer 2, ek het die tydzones verkeerd omgehad. Ek gedag dis 8 ure vroeg of later. So maar die punt is 12, ja, aan die ander woorde, ek dink dit was Van daai kant af 6 uur die oggend, 6 uur die oggend daar is 2 uur die middag hier. So Ja, 6 dit uur is die later, maar nie as jy daar is. Ja, so is 10 uur die aand, so as ek wou 10 uur die inskakel by jou aand, so ja. 10 uur die aand gewees, dan het ek al reeds met my Paar sappies gehad. nie geairconde kamer nie, actually dit is ek het op 'n stadium toe heeltyd hierdie snot. Jy sê dit later, nee, dis daai aircons van die kamers, van die ding hardloop flat out, want is hy een oggend is -11 buite. So jou aircontjie reguleer, maar dit dan in die proses droger die lug uit. So ek kon nie verstaan hoekom word ek nie beter nie. Dis net hierdie toe ek natuurlik hier laat in Pretoria 24 uur later toe ek nou 3/4 soos die frotsnot weg, maar in elk geval dit was Baie bly. It's not your fault. Ja, nee. it's not my fault. Slime on you. Maar as we gepraat van wat in jou kop aangaan, jy het Snot aan die kop. dit is my interessant jy vertel vroeër van die detailed assessment wat jy moes deurgaan gister en Ernest, daar gaan wees 'n bietjie te hoor af van en Ja, dit was nou nogal so ek het dit nie verwag nie. So Het jy al van tevore, moes jy, okay, ek gee konteks, moes jy dit al ooit in die verlede doen vir die spesifieke, ek wil sê in die groot menslewe? Jy's so by die een versekeraar wat ek al voorheen gewerk het, toe ek aansoek gedoen het vir werk, daar moes ek psigometriese toetse gedoen het, maar ek dink daai psigometriese toetse was omtrent 1 uur en 'n half
wat jy doen 'n paar goedjies en dit is Ja, maar vinnig. dat is entry level mos. Nou, Ja, Dit ja, wys dit die is- level wat hulle jou beskou daai tyd. Ja, ons eintlik Ja, net die 10 punt toets. Ja. So ja, nou Boer van het nou 'n kontrak aangegaan met 'n versekeraar en oordat ons nou hulle produk gebruik en ons nou hierdie kontrak met hulle het hulle my nou op die management vlak psigometriese toetse gister gesit, alhoewel ek nou glad nie 'n manager by hulle maatskappy is nie. In elk geval so, dit was 6 ure gewees. Ek kon dit nie glo nie, 6 ure Zoom meeting. Wat? Zoom. Yes. Well, Teams. Maar ja. Wat so, jy het nie 'n persoon plaas. Nee, so o my hemel. So hulle het vir my gesê jy moet internet hê en nie load shedding nie vir 6 ure lank dat ons hierdie kan afhandel. Goeie blikskorrel. So nou moet jy obviously die hele tyd jou kameraatjie aanlos dat hulle kan kyk dat jy nou nie saam met jou maatjies werk Met nie. jou pel Google namens jou. So daar's nou iemand wat jy sien die vrae stel, maar jy voel half jy kan nie as jou neus krap nie want hulle kyk vir jou. Brother. ja, dit is soos Big Brother optree. Maar ja, dit was hektiek geweest. Eers numeries. So ek ryd my wiskunde nogal, so ek voel ek doen nogal goed daarin. Ek het gister gevoel of ek dom is na daai wiskunde toetse. Hulle wil jou vasvra want jy moet jy kan nie 100 kry nie. Jy's en die werk teen spoed, teen tyd. So jy het 8 minute om 15 vrae te beantwoord en dit is breeksomme, meeste van dit. breek jou. Ja, dit het my gebreek. Ja. Daai is natuurlik side note. Ek verstaan nie die rasionaal om teen spoed te werk nie. Nee? Dis soos om 'n kunswerk vir 'n kunstenaar te sê. Nee, maar die word 10 nou- minute Mona Lisa, go. Ja, maar dit sit jou Ja, maar jy word onder assessed. pressure. Ek wil nou net Maar sê, dit toets aan iets anders dan, want daar is party ons wat nie onder pressure. Ja, maar dis deel van die management wees. So dis daar wat jy probeer wat jy uit dis nie dit wat jy sien is nie die antwoord. Maar hulle het dit op skool met ons gedoen dan. Jy is altyd onder tyd pressure. En Die party funny ons vou onder tyd. Ja, maar hulle wil nie ek om 100 kry nie, as ek môre dag gaan dink. die funnieste van alles Hulle wil jou nederig hou. Dit was 'n 6 ure assessment gewees en alles was onder druk. So alles wat jy doen is daar's omtrent niks wat jy net rustig kan sê, okay, kom ons doen hierdie nou. Ek kan verstaan as jy vir 'n pilot kursus gaan. Ek wil seker goed wil ek graag hê jy moet goed doen onder druk. Soos 'n pilot. Soos 'n Formule 1 bestuurder. Jy weet, daar's sekere dissiplines waar dit sin maak. En hulle Air traffic controller. Laas onder druk kan nou vir 6 ure. vir 6 Kry jy ure daarom nee, een gelukkig breekie. mag ek so nou aan my hand opgesteek het. Kyk sy vir dit Ja. op. Vat jou kamera saam. Sit die mikrofoon af, Ernest. Sit hom net af, maar hou die kamera aan. Kyk of jy kan kop hou. Of eerder nie. Kyk en werk jou kop onder druk. Jou sproeierkop. Ja, so dit was nogal interessant geweest. So Ja, so was 'n- numerical wat doen nog. Sy het geslaag. nee, blykbaar vat dit so 2 dae nou om die resultate te stuur vir die versekeraar en dan Hulle kyk eers dan daarna. moet hulle daarna kyk. Dan gaan hulle net sê jy of nee seker. Dan gaan seker nie eens vir jou detail Ja, terugvoer gee nie. en die funnieste is dit is pretty much presies wat ek nou al vir die laaste 7 jaar doen. Dis nou maar net 'n ander kontrak, maar dit is presies wat ek vir die laaste 7 jaar al doen. So as hulle sê ek kan dit nie doen nie, dan gaan dit weird wees. Dit gaan Dan kan ek so eintlik half bietjie wys ek ongemaklike gesprekke raak. Ja, maar daai is nou maar dit is weer eens en ek dink ons kan op 'n stadium kan ons 'n bietjie uitbrei oor opvoeding, jy weet, of education. Is weer hoekom is dit nie 'n toets wat relevant is tot met ander woorde daai psigometriese toets is as jy hom sien op 'n afstand ryk en lyk hy vir iets vir die finansiële industrie. Nie 'n ding wat soos ek vir jou gesê het wat ek 24 jaar gelede gedoen het wat dieselfde klokkies lei nie. Jy weet ook sê dit moet vir my industrie spesifiek wees of sê maar die core skills wat daai industrie vereis, nie 'n generiese ding nie. So dit is al klaar vir Ja, my. maar wat hierdie is dit is basic fundamentals van hoe jou kop werk, soos numerical goed gaan eintlik oor logika en oor jou ability om in jou kop berekeninge te kan maak en soos daai patrone wat 'n mens raak sien, daai wat jy aan die begin besef jy nie eers daar's 'n patroon nie, dan later is o, hier's 'n patroon. Dit gaan daai in weer. Maar daai is waar, maar nou byvoorbeeld ek gaan vir jou sê, ek kan vir jou 'n praktiese voorbeeld gee. Dis hoekom ek sê ek het hierdie eerstehands ervaar, het ons net Engeland aangekom het.
Die eerste werk wat ek Moet jy ook 'n psigometriese toets as jy wil as jy wil ingaan Engeland? Ja, ek sal jou nog vertel van daai Living in England is 'n toets wat jy moes geskryf het voor jy 'n citizen kon word. Okay. Dis een van daai wat jy 'n week lank swat en jy weet voor jou heilige siel 99% van die Britte weet nie die antwoorde van hierdie detail nie. Dis nie as in die geskiedenisboeke in die skool nie, maar jy moet nou, dit is nou weer daai punt van, hoekom is ek besig om hierdie strand te leer wat in 1955 gebeur het, toe 'n klomp Indiërs ingevoer het om te kom Birmingham bou, want al die ouens is doodgeskiet in die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog. Maar daai goeders is in elk geval 'n klug, want my swaar het sy Engelse toets deurgekom om Kanada toe te gaan, om daar te gaan boer, en as hy sy Engelse toets deurgekom het, dan Ek dink die boere sê, daai is industrie spesifiek. Ek is seker, daai is 'n laerskool Engelse toets. En agriculture weet daar's net jy gaan nou nie finansiële Jy gaan uitvinger, daai is 'n mieliekop. Ek meen landbou sielkunde, wat? ja, seker. Ek het gehoor van so 'n kursus. Selfs Afrikaans het hy snaaks gepraat. Hy sal so sê, ons moet daai daar by checkers gaan vandag is ek daar by Carletonville verby. Dit klink soos by Barry Shaw in Keersdorp. Hy praat so hy kom van Meyerton af. Ek weet nie of dit 'n Meyerton ding is nie. Ja, maar ekskuus. Ja, glad nie. So ek het daai tyd was ek by hulle was nog AC Nielsen gewees. Dis nou net Nielsen. Nielsen is die grootste konsultasie firma in die wêreld. Hulle het jou veral in jou FMCG, weet hulle sal vir jou sê wat jou markandeel is, jou forward share, wat jou oppositie, so jou Coca-Cola's, jou Unilevers. So tipies in die IT is dit 'n Gartner report en sulke goed, dis daai ouens. Hulle gaan vir jou absoluut, en hulle werk ook saam met jou, want hulle het soos 'n dedicated, ons het daai tyd, ek onthou, toe ek by Parmalat was, jy het soos 'n dedicated Nielsen ou daar by jou, behalwe dat hulle bloody fortuin kos, maar dan kom hy, dan present hy vir jou die stats, in hierdie geval van Sywil in die mark, en dan sit hy saam met die category managers, bemarkingsouens, om die plan uit te werk, om 'n strategie, om wat jy sien uit te werk. Nielsen byvoorbeeld, wat hulle op die map gesit het, ek dink hier so vroeg soos die 50-60s, is die eerste ouens wat vir jou kon sê hoeveel kykers jy op die TV het. So daai tyd toe TV, ek dink het al in die 60s of 50s al geloods in Amerika, en hulle het vir jou gesê, luister, daar's 100,000 kykers, ek dink daai tyd was dit die sender, as 'n sender aangaan, was 'n manier om min of meer te weet, soos 'n Rams report wat timesuigery is nie, maar jy kon weet hoeveel kykers. So ja, so hulle is aan Oxford, en dis 'n ding, dis weer eens, dit is om, jy vat inligting en jy moet 'n strategie, omdat jy kry data en dan moet jy strategie, en ek onthou daai aanlegtoetse wat ons daar, ons ook deur 2 rondes, dit was relevant tot wat Nielsen doen, is hierso jou scenario's, in die toets van, ek gee vir jou hierdie inligting, ek kan nie vir julle 'n praktiese voorbeeld nou gee nie, maar ons gee vir jou data, en wat beteken dit? Jy moet die data onmiddellik kan interpreteer, nie, so maar dis relevant tot die industrie van Nielsen. Anderswoorde, as jy daai sommetjie nie kan doen nie, kan jy nie operei daar buite. Jy kan nie strategiese understanding of oplossing bied dan vir die probleem nie. So in my case study was ek gister die manager van 'n boekwinkel. So dit was nou glad nie industry related nie, dit was meer management related tipe goedjies. So dit was nou interessant geweest. Weet jy, was dit voor Amazon of na Amazon? Ek hoop voor, want hulle het nog alles nog hardcopies verkoop. Maar ja, dit was nou nogal weer eens pressure, so alhoewel die hele proses 6 ure lank was, kry jy hierdie case study op 10 bladsye se inligting om te lees. Jy 10 mense wat jy moet manage. Jy kry elkeen se profiel met 'n kalender en alles. Ja. En dan het jy 19 so die vorige manager het nou bedank. Daar was nie handover nie, en jy het 19 e-mails in jou inbox waarmee jy moet werk. En jy moet op elkeen van hulle 2,5 ure om daarop nou te... Ja, konteks gaan kry. Ja, jy moet nou die konteks kry, jy moet nou jou kalender align, want jy het nou training as die nuwe manager, en als ek gesê, dit was bitter interessant. Jy raak bietjie gatvol hier by e-mail 15. Want nou moet jy maar dis nie wat ons het doen nie. Ja, die regte lewe nie. Lees nie 15 e-mails in 'n ry. Foon so vinnig deur, ja, daai en so reply. Cancel.
dan mens dink is nou 19 e-mails wat jy op reply, maar nou sal jy byvoorbeeld in die e-mail sê, ek sal vir my assistent vra om net weer hier op te volg. Nou moet ek, soos in 'n Word dokument wat jy tik. Bel Susan, bel Susan, Ja, bel Susan. Dan moet ek nog 'n e-mail tik, dan moet ek sê, Susan, sal jy asseblief, want nou moet ek vir haar ook instruksie gee op dit wat sy moet doen. So ek het dat is maklik, Susan FYI for your action. Ja, en Susan, ons het 2 weke gelede bespreek, as jy FYI kry, dan volg jy op. Ja, so en dan, ek weet nie hoe diep hulle kyk na al die goeders nie, maar dan partykeer dan sal ek nou sê dat hierdie e-mail dan CC ek nou en dan ander kere BCC jy nou en sodat die mense nou kan. Dis net as jy 100,000 e-mails uitstuur van die lys wat jy by jou pel gekry dan BCC jy almal. Ja, of as jy sê ek gaan nou vir my PA laat weet dat dit en dit, maar dan BCC jou sommer dan weet sy dadelik. En hulle weet nie. Jy weet dit. Ja, maar dit is sulke klein triks, nee, en ek wonder soms, nee. Ouens wat vars uit universiteit uitkom of waar ook al, nee. Mens moet dit nie vanselfsprekend aanvaar nie. So dit is wat ons normaal vind, het sy selfs net om 'n Word document of 'n PowerPoint te kan of 'n Excel spreadsheet te kan effektief gebruik. Nou dink jy almal kan, hè. Jy moet dit een of ander tyd leer. En daar's baie klein sulke, ek dink jy's 'n boekie gehad oor e-mail etiek. En dan is dit is die simpelste klein goeters, maar byvoorbeeld as jy in 'n e-mail vir iemand iets skryf, begin altyd met die heel belangrikste ding. Moenie die belangrikste ding daaronder gaan wegsteek tussen en begin met die hi en die diertjies en daaitjies en al dit en dat en dan nie onder hoor die tank is leeg en ons gaan val tipe line, jy weet daaronder. Of kan ons wil asseblief jou besigheid hê. En dan onder dit, hoop jy het 'n heerlike dag tot dusver. Maar die funny ding van e-mail etiek is, nou raak het, ek voel mense kan nou al 'n boek skryf oor WhatsApp etiek. Ja. Want WhatsApp vervang e-mail tot 'n mate in besigheid. So, ek voel ek kan 'n e-mail stuur enige tyd van die dag. Ek kan hom 2 uur in die oggend stuur. Want dis nie intrusive nie. Ja. Jy moet mos môreoggend kyk, maar is dit dieselfde met 'n WhatsApp? Ja, is 'n baie goeie punt, ja. Nee, dis 'n baie goeie punt. Dis hoekom WhatsApp so powerful is, nee. Dis omdat jy kan jouself indring, maar nou sê ek ook, ek laat jou toe om in te dring. Ja. Jy stuur die WhatsApp, is my keuse of ek my WhatsApp 10 in die aand wil lees. Dis weer 'n swak, dis net 'n swak proses aan jou kant, 'n swak dissipline. Ja, maar dit hang af van persepsie van die persoon. Ek dink dis waar daai trekking kom, want die persoon is maar want nie almal kry dalk so baie soos jy nie. So daai persoon, jy sê dit is belangrik, 10 maar 10 nie die aand, Ja, hulle raak dalk net aan die slap. Piep 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 piep. Ja, Wat hy nou sê. So ek sal nogal die e-mail, die WhatsApp etiek nogal wil sien. Wonder wat se standaarde mens moet. En dan Daar is nie, en ek dink dit is 'n geleentheid. Daai is Daar's geen etiek in die groepies. Daar's nooit nie. Wat wil jy gesê, Dewald? Nee, dis moet ek sê dit daar is nie weer eens 'n vanilla nie, want dit hang af met wie jy kommunikeer en waar, weet as dit met jou span is dit maklik, dan lê jy die reëls en sê, ek gaan enige tyd as ek aan iets ding gaan ek vir julle kommunikeer daaroor. Jy hoef dit nie te aksie te neem, as ek weet, hulle moet weet, jy as die baas, so jy kan vir Adrian sê, 2 uur die oggend, jy kom met hierdie breinvaart, of dis wanneer jy wakker is, nie te creative thought, dit beteken nie, hy moet aksie neem om, so as deel van hy ooreenkoms, sit hy net sy vonnis op sal en so hy weet as hy dan inkom, kyk die rekord uit dit. Hy antwoord in elk geval. Hy antwoord in elk geval nie. Hy het streng kantoorure wat hy volg. Dis Ja, maar dis actually fair. Maar jy moet dit weet ook van jou kliënt, want dit kan ook wees jou kliënt is okay dat jy hom iets stuur tussendeur en hy weet hy gaan die volgende dag, maar die ander ene wat dalk nie gewoond is aan so baie boodskappe kry nie, vind dit offensive, maar weet hoekom jy kon mos my môre gestuur het, man. Ja, maar nou kom ons praat oor die etiek. Ek het 'n kleintjie dood en nou kan jy sê, kom sê met 'n e-mail. Groet jy as jy e-mail stuur? Dear. Hi. Hallo. Goeiemiddag, goeiemôre. Jy doen. Ja. Jy spring nie weg in 'n e-mail nie. As jy my moer wil koer, Yes. dan groet jy my nie op 'n WhatsApp nie.
Ja, WhatsApp is 'n En dit kom ek sê, onthou, en nou praat ons van knoop en besigheid. kaartjie As jy nou dra. my pelle is wat ook al, ek verstaan jy spring uit, maar as dit waar jy besigheid kommunikeer. Ek gaan elk vir jou groet, alles Die level van familiarity. dis te informeel wanneer dit by sulke goed kom. Dis sulke goed wat ek saam met jou stem, daar moet 'n 101 etiek guide wees. Maar dis 'n moeilike ding nie. Ek weet jy is op dieselfde vlak as ek met die Gallup Strength Finder, weet ons emotional empathy en daai is jy op die onderste laagste vlakke. En maar ek het gegroei, so ek het 'n understanding. Ja. So byvoorbeeld, ek meen veral nou met teams en hierdie goeie so ek is just kyk, soos hallo, hoe gaan dit met jou kinders en alles nie? Hallo, weet jy, ek wil net opvolg op hierdie ding. Ja. Dan sal die persoon, dan kan ek nou sien, partyke van Hulle wou eers Hallo chat. chat. hulle soos, hulle maar hoe gaan met jou? Of hi, how you, weet dan soos, fucking goed met jou. En dan sê sy alles, kom ons gaan net aan met die... Antwoord my vraag, dammit. Kan ons net aangaan, weet? Ja. So ek verstaan partyke daai formaliteit, en partyke sê soos, Ja, maar daai stem ek ook saam. Maar daar's ek met jou. Ek vra nie vir jou hoe gaan dit met jou in elk geval. Daar is daai polite en dis altyd so 'n dun lyntjie. Hoop dit gaan goed met jou. Yes. Daai is nou nie, dit is ek is sinseer, maar ek is nie reg om met ja, jou maar te daar is engage interessant, nie. want die, hoop Ja. het gaan goed met jou, ek wil nie regtig weet nie, kom Ek sê eintlik wel. Ja, ek hoop dit gaan goed met jou, maar ek wil met jou chat oor jou hoe goed dit met jou gaan nie. Ek toets dit partykeer net vir my, want ek sê analis, so baie keer sal mense soos Met hoop dit gaan goed met jou vraagteken. Nee, maar in die praat so, as mense, ja, gaan dan sê ek net gaan sleg, en dan gaan, maar sê dit so casual, dan gaan ons aan, dan weet ek, dan Die wat toets ek die of wat die persoon dit- geluister het of nie, party soos, maar wat's fout? Nou, Was jy okay? Wel Nee, nee. goed gedoen. Ja, maar, ja. maar ek het al in Jy baie is vir my situasies- uitgevang het. Ja, maar so sê daai situasies dat ek gesien Dit gaan goed, dankie. Dit gaan by ook goed, dankie. Ja, dit is okay, dit is die formaliteit hier. Hoekom vra ons? Ja, party mense is al soos antwoord. Hallo, goed en jy? En dan sê dit soos, goed, dankie, nou moet ek nou tog maar vra, goed en jy? Of Maar daai is 'n boere manier. Dit is nogal 'n boer. Nee, is 'n goed ja, is 'n boere manier. Goed en jy. Ja, goed dankie. Goed en dan praat. Ja. Ek like dit is ook actually 'n boer saam met wie ek gewerk het wat soos hulle beleid is soos luister hier, as ons praat ons. So as ek die foon antwoord, spring in, let's go. Ja, is nie ons gaan nie sugarcoat nie. Want daar's te veel oproepe elke dag heen en weer om elke keer, "Hi, hoe gaan dit? Dankie. Okay, nou begin ons." Dis soos dis daai ander trokkel in Boksburg. Hy is 15 kilos, baie. Hoorie maar hierdie laat net baie keer Hy sê baie saam met mense werk om net so te weet. Oor en Antwoord, uit. Ja, ons praat dus oor, daar's daai een WhatsApp message wat hierdie ou vir sy werkers ook stuur van, hy met ek het al vir julle verduidelik, julle moet my update, julle moet vir my sê wat hier aangaan, en nou raak hierdie ou ballistic, dan sê hy soos, yes boss, fucking I'm here at the depot, en hulle yes, your update, I'm sitting at the, dan sit hy by die grensbos, ek sit daar lief vir die was 15 jaar, oh ja, by the way, ek is honger, weet, dit wil jy nou Jy wil vra, update hè? Jy wil weet. hoe gaan ons hierdie uitsort? Hy kry niks nie, en dat weet nie, in die manier hoe hy vra vir terugvoer, kry hy te veel terug. Ietsie wat my vreeslik was, ek het op 'n stadium 'n assistent gehad, wat as sy my bel, en ek antwoord, dan begin sy te praat. Nou dis mos nie, ek moet mos nou sê, Ernest, hallo? Ja. O, sy gou net. Ja, so sy sal die oomblik wat sy hoor ek antwoord, dan begin sy te praat. Nee. Dan sê ek so, nee, wow, stop. Nee, stop skat. Ja. Ernest, hallo? Nou kan jy begin. Stop. Ek Goeiemiddag. weet nie, man, kan ek gaan. Maar ek het ander dag 'n interessante gesprek met iemand gehad oor dat sulke interchanges wat ons met mekaar het. Obviously is baie persoonlik, elke een is uniek en een van die goed wat die mens amazing maak is ons vermoë om eintlik uit te figure wat in mekaar se koppe aangaan. En ons dit is 'n baie dinamiese proses wat ons baie fyn observasies voor het en onsself daarmee intune en sulke goed. En byvoorbeeld die hele ding van 'n WhatsApp message en tye, daar's ultimately vir my, ek het 'n goeie gevoel vir enigiemand. Soos hierdie ene nee, of ten minste nog nie, ek ken nog hierdie persoon goed genoeg nie, of ja, hierdie een, hulle sit waarskynlik hulle foon af as hulle slaap, ek kan maar net dit sê, of hierdie persoon sal nie mind om hierdie in die nag te hoor nie, maar die punt is, dis 'n persoonlike gevoel. Nou, en in gesprek, wanneer mense met iemand nou chat en goeders, dan sal ook hierdie ding van,
dit is 'n two-way street. Dat aan die een kant, as ek sê nou maar, daai boek van How to Win Friends and Influence People, sal vir jou leer, Dale Carnegie, Yes. vra, stel belang, praat oor die ander mense goed. Maar dan is daar die ander kant van dit van, okay, moet nie my laat voel jy interrogate my nie. As jy net vra maar nie bietjie deel ook nie, dan is dit dan voel mense half bietjie te exposed. En om daai balans half te voel en in te sien van wat is actually 'n gesonde balans. Nou kom terug na iets soos, hoe gaan dit? As dit net is uit die bloute, hoe gaan dit? Dit is so open-ended, dat dis 'n goed genoeg antwoord om te sê, fine, goed dankie met jou. Maar as dit so uit die bloute uitkom, is dit soos daai van, maar hoe gaan dit regtig met jou? Nou weet jy, is dit nou, moet ek nou explain, dan kleer ek het miskien bietjie in, vertel bietjie 'n storie of twee, en julle, niks. Dan soos, jy weet so daai, maar die punt is om die persoonlike aard van interchanges baie fyn gevoelig oor te wees, en ek dink dis ook baie keer wat uit sulke goeters uitkom of probeer kom, is hoe goed is 'n mens om actually live and on the go iemand anders se kop te assess, daai psigometriese toets van 6 ure, sodat hulle dit in data kan hê. Maar ons doen dit heel dag met mekaar, on the go, ons praat nooit daaroor nie, ons doen net gewone interaksies, en dan maak ons sulke afleidings. Maar die vraag nou is, Marie, hoe leer jy iemand daai skillset, nee? Want ek dink ons stel dit op, weer eens in die environment waar jy is. So ek dink dis hoekom daar, weet ek trek altyd my oë skeef as ek sê ja, hier's e-mail etiket of dit, want dit is soos ons weet hier goed. Want ek sê dat common sense is not that common. Omdat ons 90% van die goed klaar doen, dink ons dis 'n klomp pot nonsens hierdie. Maar daar is weet ergens moet iemand begin. En jy moet dit weet. Dis soos om in 'n gym ook in te stap. Dis soos maar hoe kan jy weet hoe kan jy weet wat is 'n armcurl nie? Want ons is weet die inligting is klaar inherent in jou dat jy dink is stupid. Maar vir daai ou wat nog daar is mense wat dalk nog nooit in 'n gym gestap het nie. Dis nie sy verwysingsraamwerk nie. Jy dink maar hoe is dit moontlik? Maar dit is moontlik. En vir daai ou is dit so belangrik om dan dit reg te verstaan en te leer dat hy tegniek reg kry sodat hy nie sy spier seer maak nie. So is dit ook in besigheid. Daar's 'n manier, as jy nie formeel op skool geleer is of jy was in universiteit nie, waar moet jy die soft skills? Partykeer is jy lucky en jy is onder die regte manager en jy kan hierdie goed optel. Maar as jy in 'n ander kant, dan as jy weer in sy environment, as jy kom ons praat nou weer die mynbou. Ons 'n ander manier van dinge doen. So as jy in 'n ander kant se entry level ingekom het, is daar 'n manier van dinge doen. Nou gaan jy na die finansiële industrie toe. Dan die way of work is different. So as jy nie ergens die soft skills om jy sê okay, dinge is anders, hoe moet ek nou adapt dat ek weet daar's 'n ander mold waarna ek moet inpas. Jy het nou 'n haasgat hier oopgemaak en ons moet aanbeweeg. Is jy nog hierso? Ek slaap. Wat? Ek het nie. Dit was 3 minute. Dis 3 minute. Die interessante dinge in terme van so as twee gedagtes. Eerste ene is hoe vat jy wat ons hier in publiek of is ons 'n meeting en ek skud jou hand. Goeie maniere. So ek dink nommer 1 is hoe kom jy goed oor dat daar goeie maniere komponent is jou WhatsApp en jou e-mail is. Ek dink dis hoe gaan dit met jou is ons manier van so jy probeer goeie maniere aan die dag lê. So ek dink dis die moeilike ding is hoe kom jy net sinseer oor? Ek dink so dis die eerste ding. En daar is dalk geen ander manier is om te sê hoe gaan dit nie. Of ons hoop dit gaan goed met jou. En is dit regtig die manier om dit te doen, want jy kan in die res van jou boodskap soos jouself totally in 'n ander rigting intrek, jy weet. Absoluut. So hoop dit gaan goed met jou, maar by the way ek fire jou. Maar so daar's daai deel. Ek weet dit gaan nie met jou goed gaan nie. Ja, dit gaan nie met jou goed gaan na hierdie boodskap nie. Jy weet nou begin jy dalk die ding. Maar anyway, dis die moeilike probleem en ek weet nie of daar antwoord is nie. Die ding wat jy aangeraak het nou wat vir my 'n baie kragtige komment is dat as jy gaan kyk na psigometriese toetse. As ek kyk altyd terug na wat my verstom het, jy het gepraat van die finansiële industrie. Ek onthou ek het dit begin agterkom in Londen waar jy in sekere industrie operate wat 'n aggressiewe environment is. Dis aggressief, ouens kan vloek en skree op mekaar. Soos konstruksie. Ja, konstruksie. Soos konstruksie, maar weet jy waar ek vir jou sê is meer vloek en skree op mekaar as konstruksie.
is die traders in 'n JSE in 'n Londen, die van die rykste individue in 'n land. Die ouens wat die geld maak is waar hulle vloek Wall Street. Vloek, skree, prostituie en cocaine, baby. Blackjack tafels. Blackjack, verstaan, so daar's 'n komponent daaraan dat jou en daardie sê ek nie ek wil in 'n omgewing wees waar dit sou vir my makliker, kyk daar's 'n catch-22. As jy in my omgewing van die begin af gesit waar ek kon vloek en skree, dan is ek heel moontlik iemand my doodgeskiet by my kar ergens. So jy wil ek in 'n situasie wees waar Engeland my geleer het om jy moet jouself gedra. Jy moet I'll be grateful if vir die derde keer. Ek sal dankbaar as jy jou donderse werk doen. Ek sal verskriklik dankbaar wees. Nee, so jy leer daai maniere om daai kultuur te negotiate, maar as ons gaan rekruit of werk soek, jou persoonlikheidsdinamiek word nie in ag geneem nie. Is jy daai ou wat actually op die trydvloer is waar jy moet vloek en skree want daar's iets wat in jou wese wat jou goed gaan maak in daai industrie. Die probleem is ek dink jy dra dit soms jy pas op jy dit nie by die huis indra of 'n ander plek nie, maar julle hoor wat ek sê dit nou gerieflik vir my onthaal, dit is 'n sophisticated environment, geld, en hulle vloek en skree. Konstruksie, dalk actually nie so baie nie. Ja, maar vloek en skree, maar nie noodwendig, dit is nog steeds triekie, maar dit is 'n rowwer omgewing. En ek waar daar 'n site is. Waar daar 'n site is. As die site toe gaan. En dan kan ek hom verder vat en sê, en ek gaan dit eindig daarmee, is dat ek sit nou die dag en dink hoe ek al met ouens werk, entrepreneurs, wat 'n asshole is. Hy sy EQ het stilgestaan vandat hy 7 is. En dan probeer ek die vraag van, hoe kan jy so suksesvol wees? En ons kan dit dalk later bespreek in 'n volgende episode. Hoe kan jy so suksesvol wees met die EQ van 'n neet? Yes. Is omdat jy nie met mense hoef te deel nie. En baie keer is dit 'n landlord, dis ou wat 10 geboue het. Hy het nie nodig om nice te wees nie. Of hy maintain eiendomme, te 1000 rentals. Hy het iemand anders wat te instuur. Hy het nie nodig om met die publiek te werk, soos kom ons sê waar ek in my bedryf waar jy die heeltyd met eienaars, jy's met die publiek of jy's met mense of bestuur besig waar jy jouself moet gedra op 'n sekere vlak. So ek dink altyd, of selfs 'n boer. Ou sê altyd 'n boer is 'n moeilike, hoekom? Want in sy wêreld daar hy moet milies maak, hy moet 'n milie impress. Hy hoef nie die plaaswerker te impress nie. En waar gaan daai milie? Hy gaan drop hom te impress nie, maar hy moet nie mieliepunte plant. Hy moet hom plant en hy moet hom gaan drop by die silo. Want daar's iemand wat sy milies koop, maar sy oormôre moet nice wees met die ou wat sy milies gaan koop of dalk nie sy milies gaan koop nie. Hoe gaan daai dinamiek van daai boer moet verander? Maar nou sê jy's 'n poepel, ek wil nie jou vat jou milies en F off. Nou moet ons jy het 'n afsetpunt. En daar's vir my 'n korrelasie van ek wil amper sê persoonlike groei en jou en die omgewing wat jy in werk en waarmee jy kan wegkom en waar jy nie kan wegkom. Maar in elk geval jy kan sien daar's 'n rabbit hole. Ja, maar selfkennis is Ek dink EQ fast track sukses, maar consistency is wat sukses regtig maak op die ou ende. So jy kan 'n poepel wees, maar as jy net consistent werk aan jou goals, Of as jy consistent poepel is, dan weet ja, as jy dan weet almal jy's 'n poepel, maar as jy consistent werk aan 'n goal, gaan jy hom EQ sou jy vinniger al gekry het. Maar as jy kan vasbyt, dan gaan jy suksesvol wees. En dis waar en ek wil nou maar kom ek wil amper sê kom ons unpack hierdie op 'n volgende episode. Ek dink dit is baie relevant hierdie wat en jy met dit begin met jou finansiële storie, maar dis 'n interessante. Ons vat gou 'n breek en kom ons terug aan chat ons 'n bietjie influencer. Wat sit in Afrikaans? Beïnvloeder. Dit klink teen die wet. Onder-invloeder. Luister. Ek het vir jou goeie nuus. Ons sal teen vanaand 6uur vandag se regstreekse program 4 episodes beskikbaar hê sodat jy kan luister wanneer dit jou pas. Die eerste episode sal natuurlik die programme se geheel wees. Tweede episode gefokus op digitale bemarking en tegnologie. Derde episode op regsaspekte. Vierde episode op finansies. En onthou besoek asseblief ons webwerf by www
www.klipkous.com. Teken asseblief in sodat ons jou op hoogte kan hou. En baie belangrik, gaan luister na ons vorige potgoeie en toekomstige potgoeie op Spotify, Apple Podcast en natuurlik op YouTube. En baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat lekker mense soos jy ook te hore kom en uitvind van Klipkouers Son. Right. Yes, dis 'n vinnige ons moes hier af. Hierdie laat my dink op die 31 uur vlug. Adrian, Praat ek luister. die gaat ons. Wat is daai geluid? Die waar almal natuurlik gelyk, waar al die vrouens gelyk na die toilette toe gaan. Daai wonderlike vliegtuigtoilette. Dis so intiem. Ja, wel, wat is dit die fly high, maar wat? Maar fly high club, wat werk het? Ja, ek dink daai is 'n mite. Ek weet nie hoe jy dit operate. Ek dink hulle het hom ook die toilette kleiner gemaak in die moderne era, die Mile High Club. Ja, seker akrobate wat dit reg kry. Wel, dis dit nie deel van die challenge nie. Wel, onthou nommer 1, sover ek verstaan, kyk die ligwaardinne is hulle opgelei om uit te kyk wat daar 2 ingaan. Kyk, dis die ander ding, ek dink dis selfs hoe die moderne vliegtuie se toilette geposisioneer is. Almal kyk, dis in die middel, nee. Hier was nou toevallig is 'n nuwe Airbus. Nou dat jy dit noem, nou moet ek dit analiseer, nee. Nou sit ek, almal kyk vorentoe. So almal kyk wie by die toilette ingaan. Ja, so is daar twee mense nou. Maar vir party ons is nie worry. High five. Nee, so nommer 1, almal gaan vir jou kyk as daar 2 ingaan en nommer 2 is ek weet nie. Ja, maar nie vir nommer 2 ingaan. Maar ja, al 2 moet onder 50 weeg, dat jy daarin pas. Maar ek dog jy sê onder 50 wees. Dit hang af hoe flexible jy is. Verkieslik. Hoor jy, kost chat 'n bietjie die influencer marketing, nee. Ek het nou weer in die week, hoekom het my getref het? En oor we gesels het. Nou sien ek die impak, so jy het nou, ons kyk nou TikTok, wat ons nou begin, ek moet Adrian, want jy is so goed ook van die foon aflaai, ons moet nou al hierdie, begin die goed op TikTok gooi. As 2 goed wat vir my uitstaan, 3 goed. Nommer 1 is visual raak al hoe meer belangrik. Ek het eergister praat ek, maar hoor nou wat ek bedoel met visual wat belangrik raak. Eergister sit ek met 'n ander agentskap hier by my. Sy sê vir my is nou amptelik die stats is uit. TV het die laagste die swakste stats, wil ek sê. Swakste conversion, dierste swakste outcome. Dis offisieel. TV doen die slegste. Nou moet jy vra hoekom? Want die visual is vervang met 'n YouTube, met 'n TikTok, nee. So nou en weer eens jy kan consume, die algoritme gee vir jou meer van wat jy wil hê. Dit is actually maar net TV is ek wil sê YouTube is vir my soos 'n Netflix. Dis net 'n ander manier, hulle gee vir jou meer van wat jy wil hê. TV gee nie vir jou
Jy moet self gaan soek. Jy moet gaan soek of onthou wat doen kyk net en hierdie is nie kyk net en dit is 'n feit soos 'n koei. Die ouens, ek praat onder korreksie in die verlede. Feit soos 'n koei onder Feit soos 'n koei onder ek praat soos 'n prokureur. Jy het my mooi geleer. Dis ja nee. Dis prokureur talk, nee. Ja, okay. Dis nie dat ek te lank met hierdie ou spandeer al vir 'n paar maande. Maar in die begin was dit 8 minute se advertensie vir 52. So 'n uurprogram was 8 minute se advertensie, 52 minute entertainment. Wat ek nou verstaan het is af na 42 minute entertainment vir 18 minute. Nou daai dink ek is maar dit is nie ek wil gaan kyk na enige kyk net program of for that matter DStv ons gaan nie ek gaan nie kyk net uitsonder nie, maar gaan kyk hoeveel advertensies word jy mee gebombardeer. En die ironie is daai is klaar die paid version. Dis hoekom, dis interessant jy sê dit. Dis hoekom ek voorspel DStv sal stil doodsterf as hy gaan een van twee goed moet doen. Of hy gaan sy ads moet ophou of hy gaan nie meer R900 'n maand kan kos nie. Yes. Want jy kompeteer teen 'n Netflix, teen 'n alhoewel die Showmax is nou die tweede die plan B wat well done dat jy dit wakker skrik daar, maar jy gaan nie daarmee wegkom dat jy betaal. Kyk soos die BBC, ek het al vertel in Engeland jou televisielisensie daai tyd hy kos omtrent £12, wat is dit R144. Daar's geen advertensies op die BBC nie. Want jy betaal £12. Maar YouTube Premium is my happieste R150 wat ek al betaal. Absoluut. Ja, dit is 'n groot verskil. Okay, so om terug te kom en dis hoekom ek wil sê so visual is vervang deur. Jy word nie gebombardeer met en jy sien advertensies wat jy nie wil sien nie. Nou kom ons nou so daai maar saam met daai visual nou kom daai content wat jy wil hê. So nou het jy jou influencer, met ander woorde dis die ou wat maar nou het jy die groot influencers, nou dink ons onmiddellik in 'n Kardashian of wat ook al, weet hierdie heavyweights of die A-listers en so aan. En by the way, daai is vir my ook 'n debat. Ek wil amper kom ek staan gerastel aan 'n mompeltjie aan, want ek wil by micro-influencers uitkom en dan wil ek oor measurability praat. Ek wil veral oor measurability praat. So onthou my as ek vergeet. M&M, micro-measurability. En ek het lekker M&M's geëet ook in Amerika. So lekker ek vrek oor M&M. Net so by the way, dis 'n sweetie. Ja, nie die rapper. Ja. Wat ek al klaar vergeet wat ek wou sê. M&M. Ja, wat ons nou gepraat het oor Kardashian. Nee man, ons het ja, so jou A-lister, dankie. Die A-lister. Nou my vraag is, as jy 'n A-lister is en jy endorse 'n produk, is jy influencer of is jy actually maar net paid for advertising? 'n billboard. Jy's 'n billboard. So ons wil nou Wat is die verskil? Okay, maar nou kom ons sê Nike, kom sê Michael Jordan en Nike Air. So wat is die verskil? Gaan nou micro toe. Wat's dit aan? Micro is okay, so micro is op 'n kleiner vlak, maar dit is wat vir my bietjie belaglik is in definisie is 1000 tot 100,000 volgelinge. Dis my ekstreem. Jy kan nie met 1000 volgelinge heeltemal vergelyk met 100,000 nie. Dis nou, so kom ons sê, ek sal sê dan, kom sê eerder maar dit kan baie targeted wees, nee? Nee, verseker, kan 1000 dokters wees. So ek verstaan, ja, dis 'n valid punt. Maar dit is nie miljoene nie, dis duisende. So en daai is authentic. Met ander woorde, dit kan baie keer die huisvrou wees. Kom sê as ek met klipkouers, daar's 'n sekere ding wat jy te verhouding met jou audience en is authentic en dis hoekom ek altyd sê, jy kan nie, ouens het my die verlede al genader vir advertensie, en sê ek kan jou nie help nie, want dit voeg nie waarde tot my audience toe nie. As jy A-lister is, kan enige blerrie ding na jou toe bring. Beyoncé. Ja, want die mense volg jy net van, jy is populair omdat jy populair is. Maar is dit influencer marketing? Tegnies, wat is die verskil tussen dit en Michael Jordan wat Nike Airs gebruik en endorse? Dis dieselfde ding. Maar hoekom dis advertensie? Ja, maar dit is influencer marketing, is nog steeds marketing, is maar net Hulle het hom net 'n ander naam gegee. Die konsep bly dieselfde. Jy het dis is craft. Hier is die verskil. Michael Jordan het nie die medium nie. Hy het nie die 100 miljoen followers dalk gehad initially nie. So hy was die sosiale media, ja. Hy die 100 miljoen mense wat aan hom belangstel met hy die NBA stars vir hy TV, so hulle betaal hom as 'n brand ambassador en hulle sit hom op
alles wat hulle gebruik. So al die verskil nou ingekom het, weer eens wat tegnologie dit goed maak, is soos die Kardashians. Ek kan my eie brand begin en my platform, en nou betaal julle my vir daai distribusieregte, nie net vir die feit dat julle my naam opsit op die prentjie wat julle in die magazine publiseer nie. Daai moet ek ook kry. So ek het 'n addisionele revenue stream, want ek beheer 'n sekere gedeelte van my platform en dit wat ek bemark. Maar dis tegnies nie influencing nie. So hoekom ek nou filosofies wil raak. As jy 'n micro-influencer, soos my ons praat nou van micro-influencer, dis nou 'n ding, and by the way, dis waar die hoogste conversions eintlik plaasvind. Dis die micro-influencer. Want ek is werklik 'n gebruiker van die produk. Dis nader aan 'n word of mouth ding. Dit is nader aan 'n word of mouth waar Nike het vir Tiger Woods sponsor. Nou is dis advertensie. En dit is waar daai wêrelde vir my begin clash. Dit is my interessant nou op sosiale media ook van paid for. Jy moet dit nou declare. Dis soos want dis advertensie. Maar ek is 'n micro-influencer, dis nie advertensie nie, dis sincerity, so om te sê ek gebruik hierdie produk, werklik, dis nie omdat julle vir my geld gebring het, gebruik ek die produk nie, ek het hom gebruik en daarom bring julle toe vir my geld om te sê ons wil intap in jou, hoe jy die produk gebruik, waar hierdie ouens op 'n hoër vlak, hulle gebruik die term los, hy influence niks nie, hy's 'n billboard, dis 'n TV ad, so dis vir my maar is 'n grys area, dis 'n grys area, tog is daar influence as gevolg van dit, want hoeveel mense gaan koop na daai spesifieke Jordan Nike takkies, omdat hy dit, en in daai geval spesifiek, ek het 'n Michael Jordan dink hulle winsgewendste produk nog steeds. Ja, hy het die behoefte gehad vir soos die perfekte skoen vir Bernard, so maar dit is en hulle was 'n goeie partner. Dit was uit functionality gebore. So dit is, ek meen actually genuinely sincere, en ek wonder net of waar lê die klem, is dit in die veralgemening van hoe groot of klein dit is, of gaan dit oor die sincerity van dit gaan oor sinceer, en dis my punt. Dit is nie sinceer op 'n groot skaal nie. Dit is nie sinceer op 'n A-lister level nie. Dis wie die grootste checkbook het. Dis seker nie, dit sê nie het convert nie. Ek dink ons begin, die term het so los geraak, dis nie influencer nie, dis advertensie. Dis net 'n ander vorm van billboard. Maar as 'n influencer, wil jy dan eintlik van influencer af gaan na billboard toe? Dis seker jou doel, want dis waar die meer geld lê. So as jy 'n influencer is, wil jy eventually 'n billboard word. Maar dit hang af. Nee, dit is weer eens, kom ons bring dit terug besigheid toe. Wil jy die Artisan Bakery word, wat soos ek spesialiseer in hierdie spesiale brood en goeders, en ek maak my ek hoeveelheid, dis wat ek wil doen, dis my passie, ek wil brood bak, of wil jy gaan en in elke dorp 'n bakkery oopmaak? En ek dink dis waar die verskil in kom, want daar's 'n ander dinamika. Weer eens, jy as entrepreneur besluit daai, as jy die klomp bakkerye gaan oopmaak, is daar iets anders hoe jy met jou mense engage en alles, versus daar's iets in hierdie aard van die brood, die brood kos nou R40, en jy dink, maar hoe kan ek R40 vir, of 60 wat vir hierdie brood betaal, ek kan 'n Woolies broodjie gaan sny, alles sag, alles koop vir onder R20, want daar's iets spesifiek in die kuns en dit wat jy insit. En die groot ding met daai is, en ek dink dis hoekom met die influencer marketing en die micro goeder is om te sê, ek as besigheid, as ek 100,000 net om te spandeer, wat wil ek daardeur bereik? Ons baie gepraat oor as jy in Loftus toe gaan, en sien wie die billboards het, dis die bemarkingsbestuurder wat van raak by jou. Ja. Die vraag kom in, dit maak nie eintlik saak of die A-lister of die B-lister is nie. Dit gaan oor, waarmee wil jy assosieer? So sê net maar jou spesifieke brand, as die A-lister regtig, ek dink die Jordan is 'n goeie, as die A-lister regtig inkoop in jou produk, en die wat se naam, dan gebruik hom. Moenie die ou gaan soek wie die 100 miljoen followers het, maar hy gebruik wie die grootste check skryf. Maar daar's geen korrelasie met jou produk en daai persoon nie. So byvoorbeeld, jy kan nie baardolie vir Hanen gee nie. Die twee maak nie sin nie. Dit pas nie by mekaar nie. So ek dink die groter prentjie vir my is daar synergy, is daar synergy. Die enigste verskil is die ou wat 100 miljoen en die ou wat 1000 het, is daar behoort 'n prysverskil te wees. Maar gaan soek dan actually van 'n strategie, nê? En ek dink Warren Buffett het dit gesê ook, van ek wil nou terugvat finansies toe. As hy kon
so hy in 'n miljoen residential properties gaan belê het, die meganisme is net nie daar. Hy kan sê, hier's my $1 biljoen nou, en ek koop 'n persentasie van Coke op en ek kan manage. 'n beter investment sou gewees het om 100 residensiële huise 1% van 'n miljoen properties. maar daar's nie 'n meganisme vir hom om dit te gedoen het nie. So wil ek dieselfde sê met, so ek verstaan in korporatief en die binne gaan, jy kan nie, en dis waar ons daai Salt, ons Pieter hulle waar hulle geleentheid het, want hulle bring die 100 influencers bymekaar, en jy kan met een company... Maar dis jou micro-influencers. Ja. Ek wil sê, of dis waar die krag lê, dis die databasis. Maar dit sou onmoontlik vir jou gewees het om self 100 micro-influencers te gaan doen. En die effort is meer as die impak wat jy kry. So dis waar die geleentheid dan inkom om te sê, okay, goed, ek het, vir alles jy groter maatskappy is, want jy het soveel reach nog, jy het soveel, jy weet, bang vir jou buck, het jy groter goed wat jy moet gebruik, jy weet, 'n micro werk net nie. So die punt wat jy se kan opsom wat jy sê is weer eens, baie keer sal jou corporate sal na die A-lister toe gaan, want hy's daar, 1 point of contact, miljoen followers. Maar eintlik as hulle kon, die beter opsie sou gewees het 1000 micro-influencers met maar het nie 'n manier om met 1000 followers. Soos met 'n platform skep vir micro-influencers. Maar daar is Pieter hulle, die Saltgroep, dit is een van hulle niches, maar okay, maar nou wil ek, okay, so kom ons net nog 'n curveball, of net 'n comment. Product placement in Flix. Wat's dit? Maar net my strategie baie goed. Dit is baie slim. Maar is dit, so daai is interessant, is dit maar, is dit authentic? Dit speel af, okay. Kom ek vra, wat is vir jou belangrik aan authentic? Soos, want ek kan relate aan die een kant, byvoorbeeld sien vir 'n nuwe Shield ad, Siya Kolisi. This is my favorite shield to use. Yeah, because they wrote me $1 million check. Yeah, okay, so we can't say that. Can we just edit that? Gekry, hy's 'n bekende ou, hy's loved, en wat ook al hy sê, hy flash dit vir jou, okay, ek het nou daai brand gesien en ek kasseer dit, maar honestly, ek like die persoon, maar hy's dalk nie 'n goeie actor nie, of dit was... En ek hou nie van Shield die brand, ek gaan dit nie gebruik nie. Wel, okay, dit is aside, maar soos die... Nee, maar ek bedoel, dis jy bedoel, dit het jy nie convinced nie, okay. Ek is convinced, dalk ook 'n bietjie touch rugby te begin speel weer. Dit begin speel, John Callis en Stanix, okay. Hy was baie... Ek gebruik John Callis en Stanix. Ja, maar dis authentic, want jy het ook die hare nie. Ek het ook, hy hou nog aan syne vas, nee, hy het nie ook dit geadverteer. Maar okay, Siya Kolisi, dalk gebruik hy dit regtig, dalk like hy dit regtig, dalk is hy net nie 'n great actor in daai oomblik, of dit lyk dalk nie vir my so nie. Ek sê ook nie Jacques Callis was nie, maar die punt is dat nou weet jy hierdie miljoen followers en dit gaan was dit authentic? Vraag is, who cares? Soos as die ou tannie 'n koekbak en sy wys sy gebruik Snowflake, moet dit authentic wees. Soos watter deel van dit is belangrik? Is dit dat dit nie gaan werk nie, of dat dit jou irriteer as dit lyk of dit nie authentic is nie, of plaat jou dat mense oneffektiewe metodes gebruik en oorbeklemtoon wat die waarde daarvan is? Ja, ek dink my antwoord is eenvoudig. Die datas bewys my persoonlike gevoel, in die sin van die micro-influencer word al meer prominent, want hy is authentic, en sy is authentic, sy gebruik werklik die produk, of sy, dis die passie vir die wat ook al, en uit dit het hulle die followers gebou, en dan kom die handelsmerk en sê, ons wil met jou partner, maar dan maak die handelsmerk ook sin, wat terug te kom wat jy wat gesê, dit maak sin dan, om te sê, okay, hierso is 'n besigheidsproduk, 'n agri-produk, wat ons nou saam met jou wil aanvat, en daar is waar jy die grootste conversions het. So die uitdaging, ek stem saam wat jy wil sê is, en ek dink dis actually my lei bestuur, ja, dalk nie hulle psigometriese toetse goed of gedoen nie, is jy kan as jy, dis soos Facebook groepe, ek het nou die dag weer, ek het onlangs weer na Facebook groepe,
klink soos daai boerbol, né? Wat 'n groepies is jy? Hoor? Ek praat nie daaroor. Dis nou onthou jy elke Woensdag. Vleisbroek. Vleiskoek. Een keer 'n maand elke Woensdag, né? Julle weet hoe dit werk. So Die is die. julle Ek is in daai groepie nie. sê admin het 'n paar vragies vir jou. Gebruik jy baardolie? So, inteendeel, en ek wil amper vir die ouens wat luister, né? Ek wil sê hier's vir jou 'n tip, 'n slash 'n gedagte. Veral as jy hierdie sosiale media bemarking. Ek voel en ek's besig om iets omtrent te doen dat jou Facebook groepe is untapped as 'n bemarkings- en 'n distribusiekanaal. Want wat is 'n Facebook groep? So 'n klomp like-minded mense wat op 'n nis topic fokus. En jy kan gaan kyk nou. Ek het nou wat 9200 followers op Klipkouers. Maar ek wil vir jou sê dis nogal baie. Net so by the way, ek wil net daai ver oor 1000. Ek wil net daai Wanneer word jy eilister? Hoor nou hierso. Nee, ek wil net daai terugtrek. Ek wil net daai terugtrek en ek sê dit in die week. Ek kry nou kyk ek na hierdie 9200 followers. Okay, julle weet die followers is the vanity metrics in baie opsigte. Maar jy is 'n B-lister. Ek is 'n B in Pretoria, C in die res van die land. Nou Semi-famous. jy weet, kyk ek 'n Facebook memory van 6 jaar gelede. Dankie Klipkouers, 6000 volgelinge. En ek gaan 6 jaar later, extra 3200 followers. Dis iets vir ontleding. My gevolgtrekking daar is dit raak al moeiliker om jou volgelinge te bou. Ja. Ek het net 3200 gebou in 6 jaar en ek het in die eerste jaar het ek 6. Maar dit was 7 jaar maar terug. kos vir dit terug. Wat het jy in jaar 1 tot 6 gedoen? So daar was meer fokus en aksie om followers te kry en dit wat jy gedoen het versus die laaste 3. Dit is baie waar, maar daar's nou weer onthou nou, maar nou saam met dit is daar baie meer visibility later jare. Net so daar sekere goed wat jy agterkom die like. Kyk dit nou gebeur mos met kom ek gee jou dis gaan so op soveel angles ingaan. Twitter het nou kos wat Elon Musk gedoen het. Elon Musk het impressions ingebring in Twitter. Want het agtergekom dat jy kan jou 10,000 followers. Ek het al ouens dopgehou. 10,000, 15,000 followers. Maak 'n tweet. Kry 2 likes. Hoekom het Musk impressions ingebring? Want hy weet die gros van die mense, 90% kyk na wat jy sê. Hulle reageer net nie. So daar is jy hoor dat is nie 'n Elon Musk ding nie. Dis oud. Ekskuus? Impressions op Twitter. Dis 3 maande oud. Dis hier ou. Dis 3 maande oud. Om te kyk hoeveel mense dit gesien. Dis niet. Nee, yes ou. Wat is dis op Facebook? Ek dink Facebook is dit. Twitter was nog nooit nie. Iemand op het klik. Ja, kyk impressions is 'n ou ding op Facebook. Musk het dit nou in Twitter ingebring dat jy kan nou sien hoeveel mense het gesien wat sê. Ek het al met soos by Twitter dan push ons 'n tweet. Ja, dis anders. Dan wys dit ja, dis waar. Dis is naaslik, dan push them. Dit push them. Nee, is nou impressions nie. Ja, maar dit was 'n ad campaign. Dis nou normaal. Jy kan nou outomaties sien hoeveel mense het elke post. Standaard feature. Sodat die ouer die followers het, as hy net 'n normale ding tik en sê luister, dan kan mens dit ook measure versus hierdie boksie gee ek measure, sit 'n tag en om measure om. Nou kan jy die hele tyd is wat mense. So jy met die kwaliteit van jou followers. So dit kom nou, so ek sê dis nou weer 'n heeltemal ander topic wat mense kan op ingaan is om weer te sê kyk selfs nou die metrics van downloads op podcast is besig om te shift. Daar's nou 'n nuwe area van ek wil sê kwaliteitbestuur is hoeveel persentasie van die persoon die onderhoud geluister. Want 'n downloads are not created equal. Dis dieselfde met the view. Nou het jy 1000 downloads vir jou episode met jou podcast, maar die ouens het 40% geluister. Myne het hulle 85% geluister. Watter een is die beter podcast? So daai goed shift. So ek wil sê die likes, jou followers en daai goed is relevant, maar dit is nie as jy 'n baie lae impression of engagement rate het. Maar ons moet ook onthou die mark skuif, né? So daai followers
was in die 10 jaar terug of 6 jaar terug was dit 'n goeie measurement want as jy soveel Was enigste gewees, nee. Ja, maar as jy soveel followers gehad het omdat jy baanbreker is, sien mense actually. Maar nou kry ek op my Facebook per dag 10 like my page tipe goeie so en mense weet sal dit nou net like want ek is Nice. ja, Daar's 'n moegheid vir hulle. Wat is daai woord? ja, maar met al hierdie wat increase beteken maak daai nommer nie meer sin nie want dit hang af. As daai 9000 diehard fans is en hulle kyk net vir jou en dan 3 ander pages. Great. Ek is waar, ek het hard gewerk vir daai eerste 6000. Nou ek kon nie invite daai tyd. Ek kon nie invite na die 6 toe om te sê kom join my nie. Ja, of jy weet ek sê of jou maar dis moet ek sê op daai stadium het dit 'n groter waarde gedra. Nou sit er meer water down op persoon. Elke liewe Jan Raap en sy maat begin 'n page en stuur vir sy hele vriendegroep oor die like hierdie page. Nou daai is 'n hele ander discussion ook. Ja. Maak dit weet wanneer jy chase die metric. Maak dit sin om 100 followers te wil hê op jou page, maar nie een gaan jou produk koop nie, net vir die 100 nommertjie. En ek dink dis ultimately wat ons altyd kommunikeer met enige ding in hierdie bemarking, om te sê weer eens, waar is jou strategie? En kyk na die regte nommer. Daar's klomp nommers wat jy kan in jou strategie wat jy kan meet. En jy moet weet vir jou strategie wat jy implementeer, wat is daai nommer? Want partykeer is die 1000 followers die regte nommer om na te kyk vir daai spesifieke campaign, vir daai spesifieke eindpunt wat ek wou bereik het. So there's not all are created equal. Yes. So dis wat ek sê is daar's klomp nommers daar binne. Weet wat wil jy achieve? So ons nog gepraat het. Miskien is die downloads goed genoeg vir 'n sekere geval want ek my ads nie begin. Ek weet al gaan die ou net die eerste stuk luister gaan na my ad luister. So is not created equal. So dan wil ek daai met die 100,000 downloads want my ads nie begin. En ek weet en ek kan dit dan dalk nog verder measure want ek kan sien nou ek daai ad gaan aan want dit is baardolie vir op 'n mans podcast en ek kan sien wat gebeur. So daar's 'n korrelasie. Wil ek iets anders met my campaign achieve in my ad is aan die einde, dan is die ou wat se listenership 85% versus die 40 meer want die nommer maak meer sin. Yes. Of hoe is my produk? Weet, is dit net 'n visual ek moet net weer af van 'n klippies en cola of is dit ek moet dit meer intiem in jou gesig sit sodat ek jou kan kry om my produk te kom investigate of om belangstel want party produkte is maklik is ek wil ja en ek koop hom van die rak af daar's ander het bietjie meer unpacking nodig en 'n kweek van 'n liefde nodig sodat jy my oortuig dat ek die effort sal ingaan om na jou website of verder te gaan ondersoek en sê okay goed ek stel eintlik so belang dat ek sal die effort gaan om by jou produk uit te kom. Dit is nie net 'n awareness en ek weet ek kan hom gou by die Spartops gaan koop nie. Ja. Ek dink die oneffektiefste social influencer marketing wat ek onlangs gesien het, nou dat jy praat, is jou ad in die begin, is hy in die einde, wat ook al. So ons het so paar weke terug vinnig genoem van 'n Q-man en Borrie. Yes. So ek love hulle Dis my baie goed. Videoetjies is goed en ek kyk dit graag, maar ek voel hulle het te vinnig probeer te beweeg van die authentic manier na die billboard manier toe. Want nou kry jy heel in die einde van elke video so vinnig hierdie videoetjie is gesponsor deur. Dan is al sommer 7 of 8 logos op een snippet. Hy snippet is 2 sekondes lank. So jy kan nie selfs al probeer, jy kan nie al die logos sien in daai 2 sekondes nie. En dit het niks met die video uit te waai nie. Of met enigiets uit te waai nie. Ek wil sê amper dit som hierdie gesprek op. Daai is 'n voorbeeld van hoë kwaliteit micro-influencers. Nee, hoë kwaliteit content. Ek sê influencers, die produk's nie reg wat gekoppel is daar. So dis 'n mismatch. Wat jy nou regtig sê, nou raak dit 'n billboard, want is omdat daar baie oë is, nou gooi ons net en soos jy ook sê, en ek weet ou Kaasbraad, daai man nou is dieselfde storie, nê. Nee? Ek haal my hoed af en nou kom jy met jou 500 raadjies duisend. Die probleem is net en hierso is die punt. En ek ons sit nou al weer, waar is die tyd nou? Oh shit, ons moet hier ook is die tyd.
Maar ek weet wat om te sien wat die tyd. Ek het weer suk. Dis is 'n fucking groot horlosie. Kyk, hy het my so hard. Ek sien so hard met 'n klip geslaan. Dis tyd. Dis tyd. Is die measure is die conversion. So hierso is die laaste wat my vraag was. Is nou kyk ek na influencer campaigns van die beste in die wêreld. Een van hulle wat snaaks nou, julle weet ek's nou 'n Volvo fan, so een van hulle was byvoorbeeld die CX-40 toe hulle hom gelons het. XC40. Die klein enetjie. Nou sê hulle influencer campaign bla 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 400% increase in sales. Okay, nou kyk ek al hierdie, daar's horlosie brands, Nike is daarin, daar's 'n paar. Ek wil sê usual suspects, nou sien ek 200% increase, 300%, en toe gaan ek en ek vra die vraag, consistent sales, or one-off spikes. And by the way, 400% van wat? Nee, dis 'n ander vraag, wat was baseline? As ek een verkoop en ek koop 5, het ek wat, 500%, so maar die vraag is, hoe sustain het, en ek het dit vir ChatGPT gevra, en toe kom hulle terug, en hulle sê, nee, dit waarborg nie consistent sales nie. So daai is ook nou alweer, so nou het jy die campaign gelons, jy kry 'n spike in sales, want dis dalk 'n goeie entertainment vir snaaks, jy het ouens nuuskierig gehad, maar jy defies the purpose. Jy wil Jordan eers elke jaar of elke 2 jaar koop. Ja, jy wil hom nie een keer koop, jy wil hom elke jaar koop. En dis waar daai A-lister almal se gat skop, want byvoorbeeld Jordan is soos ek dit is amper. Maar daar wil ons nie daai, maar daai is dis 'n te goeie voorbeeld. Ja, nee, dis meer ja, so daai is vir my en daarom dis vir my 'n groot vraagteken. Ja, jy kan hom en dis nou kom nou terug na hierdie twee toe. Daar is die klomp ads, is daar spike in sales? Nee. Dat kan jy die ads sien nie. Daar gaan nie wees nie, maar daar's nie relevantie met wie die checkbook oopgemaak het en die content nie. So ek begou nog 'n voorbeeld wat ek 'n case study gelees het in die week, wat net vir my interessant is, ons praat oor A&B-lister, oor Red Bull se storie, en hoe hulle wou vir Pepsi en Coca-Cola in die beverage industrie aanvat, en hulle het net nie die budget gehad nie, ek meen hulle het nie die budget van daai groot conglomerate nie, en hoe hulle vir hulle self, hulle het 'n niche in die extreme sport gaan doen, en hoeveel meer oë in die extreme sport is, en en hardcore fans. Ja, maar as jy nou vandag en dinge soos, ja, maar dis obvious, maar ek meen, was nie obvious, wat daai tyd gedoen, ja. En nou is hulle 10 biljoen rand company, of 10 biljoen dollar company, want hulle het in hulle geval, die micro-influencers gaan soek, en met hulle 'n tide gedoen. En deel van 'n hele trend in daai inbeweeg. En daai is, ek wil sê, is 'n fantastiese laaste punt, en ek gaan nog iets by sê wat hulle anders gedoen het. 'n fantastiese tweede laaste punt. Tweede, derde laaste punt, 5de punt is dis authentic. Waar brand en influencer, dis authentic. Dit is die mountain bike. Dis 'n perfect fit. Dis influencer marketing. En nommer 2 is Red Bull het nooit hulle geld gemors op produksie nie, hulle het animated ads gedoen. Ek weet nie wie dit geweet het nie. Daai van daai begin af, daai belaglike, dit was omdat dit nie 10 miljoen rand kos om 'n 1 minuut ad te gaan produseer. Dit was cute, en dit ook hulle, jy kon eerder die influencer gaan geld gee, as wat jy dit op spandeer op 'n TV ad. Ja, maar onthou vir daai, en ek dink dis die groot ding, want influencer was toe nog nie so groot nie. Jy het brand awareness nodig, sodat, want kyk vandag as jy nie oral so energy drinks, Red Bull word nog steeds gesien as die premium, sonder dat enigstens, as jy mis nou regtig moet analyseer die content, is dit probably nie. Ons weet, ek praat onder korreksie, maar die feit dat hulle daai ads gehardloop het, vir so lank het dit geïmprint in jou kop. Ja, en nou nog, hulle het 'n klomp ander goed nou. Ja. Maar ek bedoel, dis kom ek sê, ja, maar dit kom van daar af. Maar wat ek wil sê is, wat weer eens belangrik is, die nommer is, hulle het nie eers die ad gedoen, hulle het klaar daar die ad was om te sê, nou wil ons next level gaan, ons wil, want ek sê altyd van 'n PR, ek wil weet dat jy, behalwe daai is nie om jy te krim Red Bull te koop, en daai is om te sê, met al die ander goeder, ek sit net genoeg in front of your face, dat as jy in die winkel stap, wil jy die Red Bull koop, en nie die Rockstar, of die, wat ook al anders is nie. Ja. En ons gaan hierdie unpack, ek het 2 notas gemaak, en Red Bull het nie 700 verskillende geure nie.
daar's ook ek dink aan Chick-fil-A. Ons gaan 'n bietjie hierdie besigheids case studies aanpak volgende keer. Ek sê nommer 1 Red Bull het een geer basically. Wat vir my so opvallend was toe ek Nee, hulle het nie. Hulle het actually 'n range. ja, maar wat 2 of 3. Nee, ek weet dit is nie net, maar dis 2 of 3. Ja. Ek het nou Monster in Amerika gesien. Ja, daar's 100. Dit is incredible. Ons het hier in Suid-Afrika dink ek dit was omtrent 10. Ja. Daar's 20. Ja. En ons kom terug na Red Bull toe. En by the way, Red Bull het nie tot onlangs toe nog nie eers hulle pack sizes van. En dit is die eerste ding wat hulle gedoen het. Hulle het nie die geur verander nie, die opsie nie. Hulle het begin groter gaan. En toe het hulle dalk as 'n tweede ek dink hulle, en by the way, ek dink daai wat ons van praat is 3. Wat 'n geurtjie het of 'n 'n bietjie dingetjie. van 'n cherry-righeid dink ek en dan Ja, is 3. en 'n light. Is die rooi, die groen en die wit. Korrek, en dis 'n onlangse ding. Dis 'n onlangse ding, maar hulle het nie gecompromise op daai en dis weer daai economies of scale fokus, hardcore fokus. En dis 'n storie vir 'n ander dag. Kom ons vat 'n breek en as ons terug gaan dan se regspraak tyd. Res wil praat. Ek praat weer te veel. Wat wil jy sê? Sê gou daai laaste ding, sit af, John. Was dit so wel kyk as jy so. Fok hier nou weer. Ek dink ons sit vir die res van die jaar teen maar hierso. Gaan weer tyd vir jou. Chick, Die week is Waar is ons nou? voorbij, kom laat ons trou. Niet zo oud soos wat jy voel as jy weet wat jy doen. Jy het hard gewerk, bloed en zweet, maar vanavond gaan ons die dansvloer breek. Die dansvloer breek. Kijk, ze 2 tequila's, een dubbel brandewijn, een Jägermeister, een oester voor die pijn. Die hand is nog lang niet voorbij. Kom, laat ons nog een ronde krijgen. 2 zwarte sappas, een dubbel brandewijn, een Jägermeister, een grandpa voor een hoofdpijn. Ja, dat is die begin. Laat ons op die dansen springen. Eerste rond die allemaal is toch lekker stroom. Die DJ tune nog zijn speakers om die party te laten rollen. Die tweede ronde gaan vanaf voorbij. Die DJ hier die mensen op die vloer gekrijgen. Op die vloer gekrijgen. Dan ik met 2 tequila's, een dubbel brandewijn, een Jägermeister, een oester voor die pijn. Die hand is nog lang niet voorbij. Kom, laat ons nog een ronde krijgen. 2 zwarte sappas, een dubbel brandewijn, een Jägermeister, een grandpa voor een hoofdpijn. Ja, dat is die begin. Laat ons op die dansen springen. Steady stumpy in a paper stay by. Laat ons weer voel naar die helse lawaai. Ek weer bottels water om die aandag te sluit. Voor is ons spijt, maar vanavond dacht ons eerst bykie uit. Eerst bykie uit. Kijk, ze 2 tequila's, een dubbel brandewijn, een Jägermeister, een oester voor die pijn. Die hand is nog lang niet voorbij. Kom, laat ons nog een ronde krijgen. 2 zwarte sappas, een dubbel brandewijn, een Jägermeister, een grandpa voor een hoofdpijn. Ja, dat is die begin. Laat ons op die dansen terug. Lyk my ons is terug, hè? Terug op die lig. So. Regspraak saam met Marie. Marie, waar gesels ons volgende? Ek wil 'n bietjie gesels oor excellence, oor uitnemendheid. Uitnemendheid, ja. Dit voel vir my amper al of dit is 'n goeie topik. Dit voel vir my as ek nou gister weer luister na die radio en terug by nuus, dit voel vir my as vir
ontbrekenheid na uitnemendheid is Yes. nie in totaliteit nie, maar ek dink dis net waarmee ons gefeis word in terme van potholes en die hele ding rondom krag. Daar is nie uitnemendheid wat in ons gesig is nie. Ja, want dit is so 'n interessante begin dalk is, almal ken die storie van Daniel en die leeukuil, maar ek dink nie almal weet dat hoe die storie van Daniel en sy vriende begin met hulle was excellent. Dis wat daar staan, hulle was excellent en daarom was hulle uit 'n vreemde stam na hierdie koning toe getrek om vir hom te werk. Dit is nie sommer net nie. En dis ook hoekom dit nie so maklik was om ontslae te raak van Daniel nie. Die koning wou hom nie in die leeukuil gooi nie, want hy was excellent. So excellent is 'n pragtige lewenswaarde wat baie, soos jy sê, baie wonderlik is om te beleef as iemand net dit wat hulle doen baie goed doen met passie en entoesiasme. Extra milers is 'n cool term wat ek gehoor het. Ja, nie high milers nie, extra. Ja, nee. So, dit is ook nogal uitnemend. Ja. Of as jy dit kan regkry. Innemend. Maar op 'n eerlike vlak gaan ek ook bely hoekom hierdie regtig op my hart is. So ek wil 'n bietjie 'n twist ook op sit op excellence. Maar vir doeleindes van relevantie, hierdie is regspraak, link to something legal, sal ek eers begin met 'n verwysing uit die regspraktyk en net eenvoudig sê dat kliënte wat excellent is in wat hulle doen, se fights lyk anders as die gewone. Ek vind dit is die mense se Het jy 'n voorbeeld van dit? Want dit is vir my so kragtig wat jy sê. Wel, dit gaan daaroor dat iemand wat excellent is, se sake is agter mekaar en dit praat vir dit self. Is amper soos hierdie ding wat teen jou muur geverf is van vertel ek jou van my werk of vertel my werk jou van my. En dis daai ding en so hulle kan hulle self altyd back met doelgerigte pogings. So al is hulle verkeerd, kan hulle wys die poging was so opreg dat dit vir dit self praat. So die weakness dan van excellence is om oorywerig te wees. Dis waar Curb Your Enthusiasm inkom. Ken jy Thanks Adrian, dankie. Dankie. Die Amerikaanse komedie is. Ja, Larry David. Yes, baie snaaks. Ek is 'n moeë fan. Want excellence is nice, maar dit kan oordoen word en annoying raak of detract van ander belangrike goed. So nou skryf ek Shakespeare e-mails in plaas van daai belangrike verslag wat ek suppose is om te doen. Of ek het 'n excellent conversation met 'n kollega, watercooler chat, maar ander mense wat betaal se goed raak laat. So excellence is nie die antwoord vir alles sonder meer nie. Excellence kort perspektief en dit moet toepaslik wees. So ek moet so excellent wees dat ek nie excellent raak ten koste van iets wat 'n baie hoër prioriteit aan dit het nie. Want dit is sleg om nie by alles uit te kom nie, maar something's gotta give. En dit is waar daai keuse inkom. So en die confession deel is waar ek myself op die skouer wil laat klop omdat ek iets gaafs vir iemand anders gedoen het en een of ander badge wil kry want ek het 'n extra myl vir iemand gestap. So ek besef dis fyn brag want wat insinueer ek, maar excellence is eintlik net 'n strewe na excellence. Dit is iets wat ek dis 'n constant ding. Dit is 'n absolute ding wat die hele tyd 'n motivering in itself is. Maar op pad daarheen hou ek baie kere van terugvoer. Jy weet, bietjie moral support dat ek op die regte pad is. Nee, ek moet jou in hierdie geval. Yes. Net die powerfulste strapline vir my in weight was Panasonic. Die strewe na zero defect. Yes. Die strewe na zero defect. Ek het actually ook daaraan gedink. Ja. Ja, skielik so daai sê vir my. Jy is heeltemal reg. Want dit kom daar eintlik neer is dat dit die excellence is om doodseker te maak dis fantasties. En dit is okay, kom ons haal die foute uit. Ons is nou kere. Maar belangrik daai wat ek nog sê is waarmee is ons fantasties. In die elektroniese ding was die elektroniese wêreld so ding was jy koop iets en dis gaan breek na breek. Ja. Nou dis waar daai spesifiek die excellence lê in die strewe na tegniese ability van daai want dis daai produk goed maak. En dis presies wat jy net om aan te sluit by wat jy is ek excellent in die watercooler talk of wat is excellence in 'n lawyer praktyk en is ek excellent in daai goeders nie
weet jy kan nie, jy kan nie excellent in alles, jy kan nie excellent in menseverhoudings en miskien is jou admin nie so goed nie, maar jy weet wat, as jy 'n saak aanvat op hierdie spesifieke niche wat jy dan kom jy as excellence wat deurkom en die rede hoekom jy 99% van die sake wen, want dis tweeledig. Een, jy is 'n expert op 'n gebied, die manier hoe jy dit aanpak is het excellence, en die kliënte wat jy aanvat het hulle het ook daai excellence. Hulle het 'n goeie saak. Ja. Dis is so 'n samevoeging van dinge. En dis die excellence is 'n naai core component van wat jy as besigheid doen. Ek dink dis as ek dit so kan sê, excellence is 'n wye term, maar is jy excellent in jou in IT of in projekbestuur is die critical path. Dit wat maak wat jou besigheid geld genereer in jou core competency, is jy excellent daarin. Ja. As mens excellent is in balans sê, dan gaan jy nie excellent in enigiets ook wees nie. Dan handhof jy 'n balans, so jy gaan nooit te veel in iets doen nie, so jy gaan nooit excellent daarin wees nie, so daar moet 'n balans ook nou in excellence inkom, om te besluit waarin, soos jy het nou net gesê, maar dit is 'n give and take tipe ding, so as jy te veel goeders moet probeer excellent wees, gaan jy baie lek in ander goeders. Ja, want dit vat ekstra aandag, en wat ek vind is, hyperfocus mode is great, maar dit is ten koste van alles. Dit is powerful om single-minded te wees, maar dit beteken daar gaan amper niks anders. Ek byvoorbeeld gister loop ek op die stoep en ek praat op die telefoon en my vrou net my soos ietsie kleins wys, net soos ietsie daar op die gras. Ek wys, ek kan nie eers probeer verstaan wat jy vir my nou gaan wys nie, al is dit hoe eenvoudig, want ek weet ek gaan nie meer kan luister vir daai paar sekondes nie, en ek gaan hier die hele foon drop actually, soos omdat ek nie meer kan byhou nie. Dis vir my ding. So ek weet dat wanneer ek kies om in een ding so in te klim, daai deep work, dan beteken dit goed niks anders nou vir daai tyd nie. En partykeer dan raak dit so consuming dat ek vergeet, hoor jy, daar's 100 ander goeders wat ook actually moes aandag kry. En waar ek veral wil fokus is die eintlik bietjie meer 'n sinister kant daarvan nog is daai affirmation wat ek myself vind ek partykeer wil hê, dat as daar nie feedback is nie en ek het bietjie opofferings gemaak, dan voel ek entitled, jy weet, soos ietsie bietjie van 'n dankie of 'n pat op die skouer, en dis dan eintlik die confession, is die self-righteousness en die entitlement wat daarmee saamkom baie keer, en waar ek besef dat daar soveel goed waarvoor ek nie eintlik grateful is nie. Ek soek 'n dankie, ek soek 'n bietjie lof of wat ook al, en ek meen ek exaggerate dit nou, hopelik om net die punt te maak, is nou nie alwaar ek dink nie, maar ek het myself gevang dat ek sê, hoekom is iemand nie dankbaar vir daai wat ek gedoen het nie? Toe besef ek, maar hoeveel goeders is daar waarvoor ek nie dankbaar is nie, van mense wat om my elke dag 'n extra myl stap en soveel moeite doen om iets net goed te doen en af te handel. Maar wanneer ek dit doen, dan voel ek, hoorie, maar hoekom Ek kort te fanfare. Ja, 'n bietjie van dit, en ek dink aan my vrou, jy weet, sy's 'n gem, sy's die hele dag besig om my en ons huisgesin selfloos te dien, en ek vat dit for granted, ten minste tot die mate wat ek nie daarvoor behoorlik dankie sê nie, en never mind gifts en dates en emojis, wat van eerlike, humble, respected, gratefulness, en om net te sê, hoor jy, ek besef wat jy actually hierso doen, en ja, hoeveel ander sulke voorbeelde is daar. So, in opsomming wat ek wil sê is, aan die een kant, ja, excellence is 'n fantastiese eienskap, en is 'n great manier om die medemens te dien met 'n glimlag, en ook excellence is ook nuttig daarin dat iemand wat in excellence lewe kan vir hulle self opstaan, want die optrede spreek vir dit self, so is baie makliker ook, maar excellence kan distracting raak, en ten koste van baie belangriker dinge. Ek het hierdie oulike quote gehoor van, a good thing that's not the right thing is the wrong thing. En ek het myself baie kere met dit 'n bietjie keer, om nie te into goeders te raak nie, en dit kan ook... Hy sluit aan by Dewald se punt, vir my mooi. A good thing, wat jy gesê weer, Roy? Ja, a good thing that is not the right thing is the wrong thing. So is weer eens, waarna is jy excellent? Is dit relevant tot wat jy doen? En dis dan, volgende is dat excellence in die een area kan lei
na gevoel van entitlement in 'n ander area en dis waarskynlik oordrewe en irriterend vir ander mense. En daar's baie mense wat heeldag om ons excellent is in wat hulle doen en ek kan meer moeite doen om dit uit te wys en dankie te sê. Ja, die wat gister 'n cool quote ook gesê van gratefulness, dit waarvoor jy gratitude, ja. Gratitude, dit waarvoor jy gratitude het, kry jy meer van. Jy kan dit hou en jy kry meer van. Jy het mooi gesê in Afrikaans. Dit waarvoor jy dankie sê, kan jy meer van kry en dit waarvoor jy dankie sê kan jy hou en jy kan meer daarvan kry. Yes, dit was mooi vir my. Ek het dit nou weet dit getrigger dan. Also, wat hulle sê, what you think about and thank about, you bring about. Ja, nee, heerlik. Dis dit die openingstrek. Ek sien sy kop gaan ontplof. Wow, dis kragtig. Dit is baie waar, ek toets dit, nee, daai van, jy kan dit hou en meer kry. Imagine jy het iets gesteel, en jy het dit in jou sak, en jy dink in jou eie hart, dankie, probeer grateful wees daarvoor. Jy kan nie eintlik nie, jy soos iets in jou weet, this is not mine, it doesn't belong to me, ek moet dit nie, ek mag nie eers regtig dankbaar daarvoor wees nie. Maar sodra jy dankbaar is oor iets, dan own jy dit actually. So dan gaan dit in, en dan, omdat mens ook dan in meer waardering na buitentoe lewe, dan sit 'n law of attraction ding, dan begin dit meer van dit na jou toe trek, want daai ding sien, oei, ek word die geliefkoos en bring dan nog. Wat ook al dit. Ek weet sê daar's diefstal, ek kan daai debatteer. Ek is ek's 5 jaar oud. Ons bly in Drakenswil wat nou vandag ATKV Drakenswil oord is. Ons huis is waar die swembad is. As julle ooit ouers wat luister, sou ooit daar gaan. Dis waar ons huis was, waar die swembad is. En dan ry ons Lady Smith toe, dis waar die naaste Checkers was om groceries te koop. En dan stap ons in die Checkers in, en aan die regterkant was die sweeties wat jy so weeg. Ja. En dan stap ons in, dan vat my pa soos 1 of 2 dan gee hy vir my. En hy eet, ek eet, en ons stap aan. En later dis is 'n broesel, weet. Dis is 'n broesel. Soos wat die drywe sal proe, jy weet. Want ons almal se pa is heel moontlik. Toetsie vrug voor jy hom gaan weeg. So stap ek met my ma later jare, stap ek in, dan help ek myself met 'n sweetie of 2 en ek stap, maar wat vir my natuurlik verstommend was, is ons is nooit voorgekeer nie. En my seker 10 jaar van om agter te kom, my pa het die sweets gesteel, alles het ene, hy het vir my gegee, en dit was vir my normaal, jy stap in en jy kan nie, jy vat nie 10 nie, 1 of 2 is okay, en jy vat vir jou sweetie. So in elk geval, so dit dan, dit was sinseer gewees. Jy is baie dankbaar jy pa het nie geweet wat ek sê. Dis dalk hoekom ons nie kriminele rekords het. Net so 'n bietjie op die vlak. Maar ja, so excellence is 'n ding, ek het laas jaar vir my so 'n bordjie laat maak. My sussie het eintlik 'n idee gehad daar by Dulstrom met hulle so 'n plek waar jy soeke uit hout uit 'n woord kerf. En toe sê sy soek jy woord, dis ek so excellent. En dit het my net so getref en ek het dit die hele jaar en nou nog in my kantoor en ek sien dit heeltyd en dit bly so iets wat elke liewe keer wat ek iets doen en daai woord excellence kom net by my op, dan lig die standaard. Dit is en is so lekker, dit is so genuinely bevredigend om iets te doen en trots te wees op dit. Maar dis ook hoekom ek hierdie goed noem is dat dit is nie in dit self alles nie. Dit help nie vir my om te sê daar's een woord, excellence. Want dit kan baie maklik wees dat mense in totaal en al die verkeerde goed tyd spandeer en aan die einde van die maand sê met het verskillende metrics, partykeer sou of jy geld gebring, hoeveel het jy almal gehelp, hoeveel goed is over was jy op tyd? Was jy exactly, was dit betyds met dit wat ek gedoen het, as ek so sies, 'n paar goed het oorgerol, ek kan mooi stories vertel, ek was besig, maar ek was eintlik in die verkeerde prioriteite besig. Ja. En as ek my excellence toegepas het in die regte goed eerste, dan was ek actually genuinely excellent. Nou is ek soos overly committed in a menial task. Nie heeltyd nie, maar dit is die
die flaw. Ja, dit is soos wat ek net nog sê, die excellence lê eintlik in die balans. Ja, yes. En as jy excellent in balans kan wees, en ek hou eintlik nie eens van die woord balans nie, want daar is nooit 'n balans nie. Maar mens moet maar streef na balans. Ja, maar ook selfs met dit net, ek ook 'n cool ding gehoor van iemand wat sê, so om balans te hê, moet jy basically alles 70% doen. Want laat jy nou nie te ergens anders gaan vat nie, maar dit is, ek relate nie eintlik met dit nie. Ek is meer soos 'n 100% tipe persoon in alles wat ek doen, en ek sal 100% weer familietyd byvoorbeeld, want dis maar waar balans actually baie keer 'n dissipline moet vat, want ek is gewoond om net goed wat in my kop is te wil doen. En vir familietyd, en vat bietjie af, en kom net by die mense uit, en wees net 'n gewone, normale mens is, en dit is nie 'n ding van, dit help nie ek doen enigiets anders minder goed of ernstig nie. Ja. Soos nie, nou moet ek net nie dit doen nie. En dit is balans. Yes. En ja, dit gaan ook nie oor 10% van my tyd hier, 10% daar, 10% daar nie. Dis soos nie, maak jy job klaar en hê familietyd, al twee. Ja, ek dink solank wees net nie probeer om 'n Olimpiese atleet te wees en 'n biljoenêr besigheidspersoon en pa, ja. En 'n pa, ja. Jy kan alles doen, jy kan net nie ook 'n pa wees nie. Ja. Maar jy kan 'n pa wees, dalk nie goeie nie. En 'n man vir jou vrouens. Jy's die pa. Jou ex-vrou vir jou ex-vrouens. Maar weet julle wat 'n interessante observasie uit die geskiedenis was, dat wat hulle gevind het, dat baie kere is absent fathers, soos partykeer is kinders baie beter af met absent fathers. As die pa daar buite is en besig is om iets, of ek weet dit klink weird, maar is maar net as a manner of speaking, iets bietjie belangriker te doen as die gesin, maar dit moet gewoonlik gepaard gaan met 'n ma wat baie liefdevol is en die kind nog steeds dat veilig voel. Want wat hulle sê, soos dit is hoe baie Amerikaanse presidente actually, dit is 'n baie sterk patroon wat hulle opgetel het, dat hulle distant fathers en hulle is mommy's boys. Want aan die een kant is daar hierdie liefde en vertroosting van, jy's altyd okay, maar jy's destined om iets great te doen, soos jou pa, en jy moet seker maak dat jy eventually, jy weet jy daai voorbeeld wat sê, hoorie, daar is actually flippend belangrike goed daar buite om te doen, en wanneer ek dit aanpak, gaan ek dit met confidence doen, want ek voel veilig. Ja, nee, jou pa is nie hier nie, want hy is in die bar nie. Ja, dit is dan, ja, obviously, binne perke, maar ja. Lekker. Dit was vir my baie interessant. Cool. Excellent, man. Dit was uitnemend geweest. Dankie man, ons kan nou net maar uitneem. Ja. Ja, maar toe, kom ons vat 'n breek. Ek gaan kyk of ek al die speakers hierdie keer, Ja. die mics, al die mics kan afsit gelyk. Ons is nou terug. Hoe kan ek hierin glo? Als 'n sonderste boor. Jou woorde sny daar strane in my oor. Die skade teen die muur, wreedheid word verduur. Die sê goed brand, gewetenloos as vuur. Vir die dag so bang, vir die dag. Toe kom die pijn, onverdiende pijn. Herinneringe brand soos hout in vuur. Vat van hierdie pijn, onverdiende pijn. Ek reik uit na jou onsigbare muur. Die pad van sal verwyd, dan strane teen die ruit. My wande
doode teen die muur. Vir die dag so bang, vir die dag. Toe kom hierdie pyn, onverdiende pyn. Herinneringe brand soos hout en vuur. Vat weg hierdie pyn, onverdiende pyn. Ek reik uit na jou onsigbare lief. Vir die dag so bang, vir die dag. Toe kom hierdie pyn, onverdiende pyn. Herinneringe brand soos hout en vuur. Vat weg hierdie pyn, onverdiende pyn. Ek reik uit na jou onsigbare lief. Ek reik uit na jou onsigbare lief. Dankie. Ons sal op daai hoë noot, ek kan nie 'n hoë noot gooi nie, op daai hoë noot. Wat Wat was dit daai? Was daar nie 'n TV-program wat hulle, nee, dis Chat 'n bietjie bol. Chat 'n bietjie bol. Chat 'n bietjie. Maar die ek het nog gedoog van Willie Wally die. Ek het ook nou aan die kouse. Die kouse. Dis die kouse. Dis die kouse. Hallo. Hallo. Dis presies wat ek aan gedink het te vergeet het, Willie Wally. Adrian is soos waaroor praat julle nou? Ken jy dit? Ja, nice. As jy jou op YouTube gekyk. My pa. Waar? Ek het net op YouTube gewys. Ek hoop jy, Nice. ek wou net sê YouTube. Jy het Nurses al gesien. Ja, dis Dis cool. Goeie Ha! exposure. Baas, wat eet ons vanaand? Haaspastei, in elk geval. Onthou julle daantjie kat? Daantjie kat kom weer. Hy is Die nie kinders verkeerd. en groot mense van padveiligheid te leer. Ja, maar so aggro kat, so 'n moerse groot ding actually gewees. En Mina Moo. Minam, ja. Praat nou van dis nou goeie influencer marketing. Maar dit was deur Clover gesponsor, né? Ja, daai was brilliant. Ja, maar daai is dis Daai advertensie. ja. Dis entertainment met jy influence die hel uit. Die kind propaganda, point ja. na die Clovermelk toe vir Yes, maar ek het melk gedrink want nou word Karringstraat kat, Karringramkat. Ja. Brilliant. Manne Marak was ook ons deel daarvan so. So, Nee, hy Nee, was het dit net rondgevlieg. Hy was vir die CIA. wow. Ja, het hy. Ek ken hy ek gaan nie die klipkous nou, maar ek ken hy liedjie nog. Is my naam, ek kom ver van hier vandaan op my ruimteskip, auto gevreet. Besoek ek die aarde eenmaal 'n week. Maar die wil ons alles weet. Of alles eet. Goed. Anyway, go for it. Julle het vir my vertel dat ons bietjie oor tyd is vandag, so ek sal vinnig maak. Weer eens in die En die rede is daar's nou kyk ons 12 minute. Ek dink ons Jy het gesê daar's daarom 12 minute, jy het dit 8 minute terug gesê of 8 minute. Nou het ek 12 minute oor. So goed, ek's tevrede daarmee. Ek kan hierdie vinnig doen. Ek het in elk geval in die 2 weke wat ons nie by mekaar uitgekom het nie, besluit dat ek gaan nie meer my episode met 'n grappie begin nie, maar eerder met 'n ernstiger lewensles. Bietjie advies, bietjie Ernest, wysheid. wat nou? Is daar 'n catch hierso? bietjie wysheid. Is daar 'n catch? Kom nou. Alhoewel dit klaar met die komedie geopen, hè? Dis jou Ja, segment dis- hierdie by the way.
Is dit meer In elk geval, as in elk geval nou niks meer luisteraars oor na. Maar die gesingery nie. 85% is hierdie nou. Ja, hy het nou net hier gestop. Ja, maar almal was daar vir die Blouvisie grap en hulle hoor Lewens is Ja, nee, wat hel hiermee. So in die week, toe dink ek nou, wat se wysheid het ek nou om te deel? En ek vang myself toe dat, soos wat ek baie gereeld op hierdie stadium doen, speel ek toe nou 'n stukkie skaak. En ek dink toe, maar skaak is eintlik so 'n goeie boardgame om te speel en daar's soveel besigheid, wysheid wat mense in die game kan leer. So obviously kort mens strategie, geduld, jy moet bietjie insig hê. En die ding wat ek geleer het uit skaak die meeste is, jy kan nie soos 'n besigheidsplan stap vir stap verduidelik wat jy vir die volgende 5 jaar gaan doen nie, want iemand anders maak ook skuwe en jy moet die hele tyd adapt tot dit wat gebeur. Maar jy moet nog steeds 'n plan hê. Jy moet nog steeds 'n plan en 'n strategie hê, maar hy moet kan aanpas. Na elke skuif moet jy kan herevalueer. Is my plan nog relevant? Is my plan nie dalk van so 'n aard gecounter dat ek 'n nuwe plan moet kry nie? Sodat jy moet die hele tyd evalueer. So ek dog toe ek gaan nou 'n bietjie gaan Google lessies oor skaak en ek kom toe op hierdie ene af. So dit was in die 1970s was daar 'n jong ouetjie in Brakpan. Lewensles of grappie? Ek moet net sê, ek dink is 'n lewensles. So ek moes nou beloof dit gaan 'n lewensles wees. Wow. So hy was in die 1970s, soos hierdie ouetjie in Brakpan. Hy was skaars 3 jaar oud gewees. Toe sy uit 'n oom in Pretoria gehad at least. En die Jy net so 'n bietjie kredietwaardigheid te gee. en Wat die skaak oom geleer het. Ja. En die oom leer hom toe nou skaak speel. Ek sien besig om skaak te praat nie. Luister. Jy's besig om skaak te praat. In elk geval, so die laaitjie is 3 jaar oud en hy begin lekker toe nou skaak te jol. Hy was seker 4 en 'n half jaar oud, toe kon sy oom hom nie meer wen nie. Toe kap hy sy oom elke keer as hulle skaak speel. 5 jaar oud, toe is daar niemand in Brakpan wat daai laaitjie meer kan wen nie. Hy game na game wen hy het hom daar by die skaakklub laat aansluit in die skaakklub by die 3 ouens. En daar was nou nie niemand wat hom meer kon wen nie. So dinge raak mos ernstig as jy sê ek's by tikkies klub. So as jy jou kind vir ballet of vir gimnastiek of wat ook as jy voel hulle is nou heavy goed, dan stuur jy hulle tikkies klub. So naderhand op die ouderdom van 7 besluit sy ma hulle gaan hom na tikkies se skaakklub toe stuur. Hy het toe nou bitter goed daarso ook gedoen. Die eerste paar weke het hy nie een keer verloor nie en hy het net al hoe beter en beter en beter geraak soos wat hy toe nou meer gespeel het en bietjie coaching ook gekry het. So dit was net na sy 7de verjaarsdag wat hy toe nou eendag besluit het, hy wil op een slag teen 'n klomp mense speel. So wat hulle toe nou doen, is hulle pak toe nou in die vertrek, soos 'n klein saaltjie, pak hulle klomp tafels in 'n vierkant, en daar het 35 van die top skaakspelers in 'n sirkel is hierdie Bobby Visser? Ken jy Bobby Fischer? Nee. Nee, ek kan het maar. Ja, sorry. Dis jou van Brakpan. Hier is 'n jou van Amerika nie. Daai is 'n ander storie. Ek ken nou storie, maar hier is 'n ander storie. Okay. In 'n geval so hulle pak toe nou die tafel so in 'n vierkant en hy staan nou in die middel. Sy naam was amper soos Bobby se manier heeltemal. En hier het hy nou hierdie 35 mans teen wie hy skaak speel. So hy maak een skuif en dan skuif hy na die volgende een toe en dan maak hy een skuif en dan onthou hy al die skaakborde in sy kop. So het hy daai dag geskiedenis gemaak by die Tikkies Skaakklub dat hy die eerste persoon ooit was wat gelyktydig teen 35 mense verloor het. So daai ouderdom. Nou die rede vir hierdie storie pas nogals by Marie se storie in van excellence. Verloor goed. Verloor in styl, man.
Nou, hy kon potensieel enige van daai 35 ouens gewen het as hy net een game op 'n slag gespeel het. as hy sy energie gefokus het op waarmee hy besig was op daai stadium, kon hy dalk enige van hulle gewen het. Maar hy het op die ou einde 35 games toe nou verloor. En dit bring my nou by finansies En uit. 35 ander mense verveel. Wat heeltyd vraag, waar is Bobby met sy moves? Benny, is Benny van Brakpan. Benny Brak. Maar dit is nie middag, sy Benny moves is Brakpan. daar besig. Bobby se storie mag dalk my geïnspireer het om by Benny Hy is baie soort geluister. Benny Visser. Benny Visagie. Benny Visagie van Brakpan. Met 'n oom in Pretoria. Gelukkig. In elk geval ons het soveel goeders waaraan ons dink op 'n slag. Ons het besighede, meeste mense wat luister glo ek is entrepreneurs en ons het ons gesinne, ons het soveel goed op een slag om op te fokus. En as ons gaan probeer om op alles te fokus, dan gaan ons 10 alles verloor. Met elke poging verloor. En dit is waar die fokus dan nou moet inkom. En die fokus vir vandag is dan nou ons persoonlike finansies binne in ons gesin. Ek het so 2 weke of 3 weke terug het ek bietjie gepraat oor kinders en die finansies, hoe ons kinders kan leer om met geld te werk en hulle die vaardighede te leer om confident met geld te kan werk later. En vandag dink ek wil ek dit bietjie closer to home nog hier as met die kinders, maar jou eie finansies of jou gesinsfinansies. So die eerste ding wat ek toe nou bietjie aan gedink het is, selfs in my gesin het ek dit weer eens besef. So baie keer, dit wat ek oor praat is dit wat die issues wat ek self het en dan aanspreek en dan bespreek. Ek weet nie eers altyd, ek en my vrou weet nie eers, oordat ons al 2 inkomstes kry, weet ons nie eers wat in mekaar se finansies altyd aangaan nie. So ons as 'n gesin het nie 'n finansiële gameplan nie. En as ons nie 'n plan het as 'n gesin nie, dan gaan ons nie per ongeluk op 'n goeie plek uitkom nie. Ons is as 2 individue hanteer ons finansies. Ons weet, okay, jy betaal dit en ek betaal dat, maar dit is basies so ver as wat die plan gaan. So as ek vir jou tot onlangs tot op die nommer moet sê, wat is ons huishoudelike inkomste, ek weet nie altyd wat my eie inkomste is nie, want mens worry nie altyd daaroor of jy weet geld in die bank is, ja. Dit was meer in bankmode, nee. Bankmode. Maar in elk geval, so hy was bietjie staan, kom aan Dewald. Banke om nou. So die eerste ding wat ek voel enige gesin behoort te doen, is om te gaan kyk, wat is die huishoudelike inkomste? Dan die volgende stap, dan gaan kyk mens, wat kos die huis se lewenstyl? Ek meen, hoeveel van ons weet werklik wat jou maandelikse uitgawes is? En dan as jy weet wat jou uitgawes is, dan kan jy natuurlik gaan kyk, is dit alles belangrik? Is dit nodig om al die uitgawes te hê? Dan die derde ding is, mens moet 'n bietjie van 'n strategie dan nou hê. Okay, goed, ons weet wat is ons inkomste, ons weet wat is ons uitgawes. As ons skuld het, hoe gaan ons hierdie skuld begin aan te spreek as 'n gesin? Byvoorbeeld as een persoon bietjie meer skuld het as die ander ene, en die ander een weer bietjie meer spaargeld, gaan ons nou as 'n span saam gebruik jy kinders se spaargeld om jou skuld af te betaal. Okay. Dis was 'n gesinsplan. Dit was 'n gesinsplan. En dit is actually deel van die plan, dink ek, is wanneer daar 'n behoorlike gesinsplan is, dan is dit nodig dat die kinders moet inkoop in die plan. Hulle moet half as hulle oud genoeg is natuurlik. Hulle nie game. Wil jy volgende jaar eet ou groot? Jy bly lekker, nee. Ja. Hy skoene druk nie regtig nie, nee. So. Golf met Nike. In elk geval so
wanneer ons weet wat ons inkomste is, wat ons uitgawes is, dan moet ons natuurlik as 'n gesin 'n plan hê om van skuld ontslae te raak en om 'n spaarfonds bymekaar te sit. En dan die vierde stap en die belangrikste, jy moet besluit wanneer, ek het eendag gehoor toe praat iemand van jou table flip moment. Jy moet besluit wanneer is jy op die punt wat jy die table kan flip, so wat jy daar in die kantoor instap, jou tafel omgooi en sê I'm out of here. En jy kort 'n sekere hoeveelheid kapitaal of geld om dit te kan doen. En jy moet gaan vasstel wat is daai bedrag. Nou die rule of thumb is jy kan aftree wanneer jy 12 keer die annual income het wat jy nodig het om mee af te tree. So ek het 'n paar berekeninge gedoen. So as jy 100,000 rand 'n maand wil verdien vir die res van jou lewe, inflasie soos wat inflasie opgaan, so jy hou die waarde van die 100,000 rand, dan kort jy 14.4 miljoen rand, dan kan jy die table flip. Maar as jy... flip. Flip is nog ons bietjie, is bietjie vol. Maar as jy 100,000 verdien, maar jy kan jou uitgawes afkry na 50,000 toe, dan gaan daai tyd bitter vinnig kan nader kom, want dan kort jy net 7.2 miljoen en jy spaar dan effektief halfte van jou inkomste. En as jy 30,000 rand 'n maand wil verdien vir die res van jou lewe, dan kan jy dit doen met 4.32 miljoen. Nou begin dit al te klink, nou dis actually half doenbaar, as daai geld spaar kan jy actually aftree. So ek dink net dit is belangrik dat die enigste manier hoe jy by daai goals gaan uitkom, mens gaan nie per ongeluk daar uitkom nie, en as mens as 'n gesin saamwerk aan hierdie goals, is dit baie vinniger en dan fast track jy die hele proses. En dit is dan, het ek my 12 minute daarom alles daarvan gebruik. Hey, nou is dit tyd vir 2 minute ad. Maar wie is nou 'n goeie influencer? Gaan so, boervind. Fanatiese een. Ek het gou 'n rabbit hole vraag op die laaste gedeelte. Partykeer voel dit vir my, ons skiet onsself heeltyd tekort, want iemand gesê jy kan nooit jouself ryk spaar nie. So wat belangrik is met daai weer eens met die balans is, as jy die 100,000 verdien, is om te sê, waar kan ek bietjie onder my lewensstandaard gaan? Maar moet dit nie so ver af en sê, maar hoe kan ek net op 30 nie? Eerder die mindset om sê, hoe kan ek my 100,000 vermeerder na 200,000 toe? Daar's 'n verskil, ek wil dit net sê, in 'n mindset van hoe kan ek meer verdien versus hoe kan ek dit klink amper so shrinking, 'n verkleinering. Hoe kan ek net minder? Ek dink daar's 'n groot kopskuif wat jy moet maak. So dis nie as 100 jou nommer is en dit is wat nodig is vir 'n huishouding, moenie dit te ongemaklik gemaak om na die 30 te probeer strewe nie. Sê eerder, hoe kan ek my 100 vergroot deur sekere goeder te implementeer, sekere nuwe skills te gaan leer, om by die 200 uit te kom, maar ek hou my leefstyl by die 100. Yes. Ek stem 100% met jou saam, en dit is, in die verlede het ek al gesê dat, sê maar, ek het nou my 100, as 'n voorbeeld, ek wil my eie 100 kan gebruik, maar ek wil hê 10 ander mense moet 33% van hulle inkomste aan my huureenheid betaal, en 33% van ander mense se salarisse word aan my aftrede belê. En mens kan definitief meer strategies daar rondom wees, en nie noodwendig jou eie geld te gebruik nie. Die ding is dat so jy kort tyd en dit vat beplanning om te besluit wanneer kan ek die tafel flip. So in my geval byvoorbeeld sal dit wees wanneer X, Y en Z eiendomme afbetaal is en daai geld actually dan nou disposable income is en ek het nog 'n paar goedjies bereik, dan kan dit 'n potensiële table flip oomblik wees. Kyk, daai is interessant. Ek dink nou jy verwys altyd oor Hannes Dreyer, waar toe ek daai tyd met hom gesels het, wat sy definisie van financial independence, finansiële onafhanklikheid, want dit is toch wat dis kos tegnies aftrede. En dit is uittrede. Ek dink nie aftrede, nie uittrede. Ja, uittrede. Want aftrede is net jy sit af.
Ja, nee, ek stem saam met baie jou. mense hulle klim uit die bedryf en hy sit af en hy doen niks verder. Ek dink dis die groot ding met Ja. agter. Dis meer nee, ek het geleer om uit te tree uit dit wat ek normaalweg doen. Of Finansiële onafhanklikheid. Korrek, en ek dink dis actually die woord, finansiële onafhanklikheid. Wat jy dan, en wat beteken finansiële onafhanklikheid? Jy doen wat jy wil. Ek kan doen wat ek wil, wanneer ek wil, met wie ek wil. Korrek, en dis uittrede. Ek wil amper sê, dit is nie aftrede of uittrede, dis ek doen wat ek wil. Hy het gesê is 3 keer residual income. So, en daai was vir my, want ek het altyd daai tradisioneel, en soos ek verstaan hoe dit werk, ek weet, nou sit, ek moet vir 10 miljoen gaan, ek moet 20 miljoen, en vir baie ons is het daunting versus, en onthou, het is gekoppel aan 3 keer disposable income. In ander woorde, wat is die household budget? So as jou lewenstyl R50,000 'n maand is, en jy kan R150,000 residual verdien, in ander woorde, jy verdien het terwyl jy op die strand lê, is jy finansiëel onafhanklik. Dis gekoppel aan jou leefstyl. As jy R100,000 'n maand blaas, dan is R300,000 'n maand finansiële onafhanklikheid. Maar dan is dit nou jou eiendom of jou besigheid, wat ook al, maar die punt is net, daai geld word gegenereer terwyl jy slaap. En daai was vir my, ek moet sê, dit was vir my nogal profound op daai stadium, want ek het die hele tyd ook as entrepreneur, jy dink jy altyd, ek moet nou die 20 miljoen, ek moet exit, ek moet die besigheid verkoop, dan leef ek nou op die rente van my 20 miljoen, versus nee, kan jy besighede in plek sit, wat vir jou daai geld genereer terwyl jy slaap, het sy eiendom, het sy koffieshop, het sy wat ook al, en dan is dit gekoppel aan, is jy flash of is jy nie flash nie? Yes. Toe ek en my vrou die gesprek gehad het, toe vra ons vir onsself, wanneer wil ons ophou werk? Ons albei se antwoord was nooit. Ja. Ons wil nie ophou werk nie, ons albei geniet wat ons doen. Ons Jy baie purpose aan die lewe in 'n geval. Yes. Maar wanneer wil ons finansiëel onafhanklik wees, was toe nou die volgende vraag. Yes. En dan raak dinge meer tegnies en dan kan jy begin te werk net aan waarvan jy hou en net waar jy die meeste value add, en dan jaag jy nie meer die paycheck nie, jy hoef nie meer jou baas die hele tyd te blink te vryf nie. Jy kan dan doen. Ja, ek onthou my oom Glenn, my ma het 'n Soutie kant, so my Engelse familie. Ek onthou toe hy afgetree het. Hy het fantastiese tegniese skills. Hy het karre reggemaak. Hy was lief vir dit, maar hy het met treine, modeltreine begin. Dis 'n passie. Hy het op 'n stadium R30,000 'n maand gegenereer, wat hy sy treine, vintage treine koop en verkoop. So. Dis 'n hele ander mark. As hy in Europa by shows het klomp trein bedonderde ouens. En hy het 30,000, hy treine getrei. Heeltemal 'n ander train of thought. Train of thought. Gat ons. Ons gaan deur die trein hol. Ons gaan Ek sal eventually uit stoom uit hardloop as ek dit doen. Nee, maar Goeie kwelle. So nee, maar daai was net, ek was altyd geïnspireerd om te dink, yes, like, okay, hier's 'n ou wat 'n passie nagejaag het, en in die proses doen wat jy wil doen, genereer jy nog bly wel geld ook aan. Ek het 'n naam vir sy company. Lokomotief. En op daai noot. Wat sal sy motief wees? Hoorie? Ek dink ons moet ophou. Jy moet ophou. Dink jy dis nou klaar? Dankie manne, is lekker om julle te gesien het Klipkouers. Julle het 'n heerlike naweek hê. Ons volgende week terug vroeg, hopelik is die load shedding werksaam met ons betyds wegspring, maar anyways, lekker om, dankie dat julle tyd met ons spandeer het. Ons chat gou weer. Cheers boys. Cheers. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.